Lekker, is julle almal tuis? Is so 3 vir julle. Maar gaan sterkte vir die res van julle, hierdie gaan lang wees. Ons wat nog die moerkoffie gaan doen, maar het lyk vir my, dit werk hier oral in die land. Goed, het is lekker om julle te sien, het is lekker om julle manne te ontmoet. Ek het so 1 of 2 ouens hier buite gesels, gisterand was hier ook 1 of 2 manne gewees. En ja, hierdie ding kan ons hier. Wat sê goed se naam? Ek is bang om te sê, is dit 'n kateder? Dis met 'n gevaarlike naam daai ding. Ja, kateder. Dis anders as 'n kateter, nee. Ek wil net seker maak. Alles is in plek hier so. Klink my soos 'n proses. Hierdie kansel, dankie. Wanneer ja, so lekker gewees om met van julle te gesels hier buite en 'n bietjie kontak te maak en te hoor wat gebeur in julle lewens. En ons gaan 'n goeie tyd saam hê. Ek glo die Here gaan vanaand met jou praat. Die Here praat op unieke maniere met mekaar. Jy kan baie keer sommer met ander gesels, 'n bietjie braaivleis braai. En priesters het gedoen die Ou Testament ook, so vet anders, dan werk dit vir die priesters, want die woord sê die vettigheid behoort aan die priesters, en dan braai en praat oor die Here, dit werk. Goed, en praat oor die Here enige plek, maak die Here deel van die verwysingsraamwerk. As hy jou paradigma is, dan raak God betrokke in jou lewe, en just do it. Just do it, dis die uitnodiging. Mense van ons is te bang, die woord het ons nie baie van hou nie, maar dit is die waarheid. Meeste van ons is te bang om oor die lyn te trap, en bietjie vrymoedig te raak oor die Here. God te trek in ons gesprekke en deel te maak van ons verwysingsraamwerk en ons vertrekpunt. En as jy die ys gebreek het, dan besef jy, dis presies waar jy hoort, dis presies waar jou gemaklike plek is om die Here te erken, die Here in te trek, na die Here te verwys, die Here deel te maak van jou storie en seker te maak dat God se afdruk is, sy vingerafdruk is oor ons op jou. Jy sien lyk so 'n stuk glas, maar ons het so 'n glasserige kansel daarvoor en as jy eers so gevat en dan sien jy as iemand gebreek daar. En jy weet, en as jy nou om die kansel geloop het en hier so raak en as daar 'n kol daar so weet jy, dit ding is vol fingerprints as hy ook klaar gewerk het, klaar gespreek het daar. Maar dit is ons lewens moet lyk. God se vingerafdrukke moet in elke deel en elke faset van jou lewe wees. Ons moet aangeraak word deur die Here. Die woord sê God moet ons aanraak. En as ons eers in die Here se hande is en deur die Here se hande is, dan word ons lewens gekenmerk aan 'n God-projek. Jy weet hoe die skepping gelyk toe God se vingerafdrukke oor ons op die klippe en die rotse en die bome en die visse en al die goed was, toe hy klaar is met hulle. Sê Moses in Genesis, hy sê, it was very good. baie goed. En toe het God gaan rus. En wanneer ons God se vingerafdrukke oor ons op ons lewens het, kan God begin rus oor ons. Dis die gedagte, dis wat God wil doen in die lewe. God wil rus oor die lewe. Ons almal wat kinders groot maak, jy weet hoe dit voel om te rus oor 'n kind. Ja, jy weet hoe dit voel, as jy begin rus oor 'n kind, as jou gemoed begin rus oor 'n kind. Jy weet, die tekens is reg, die beweging is reg, die momentum is in die regte rigting, en jy begin rus en vrede beleef oor 'n kind se toekoms. 'n Pa weet hoe dit voel, dis hoe God wil voel oor jou, en hy is vol vertroue, jy is op pad na toe. Goed, klein goedjies wat in plek moet kom. Ons sê in Quest is wat Jacques na verwys het, is ons mannebediening, is 'n manneproduk wat ons ontwikkel het, dis 'n 60 weke proses. En wat ons met mans deurwerk, deur gebroke identiteit en hele identiteit en van 'n misverstand oor wat manlike identiteit moet wees na 'n behoorlike definisie van wat man wees is. En myself vind in Christus na 'n proses wat ons as rolverdeling verstaan, as môre 'n bietjie gesels oor rolverdeling. Waar pas ek in? Wat was my bydrae? Wat is my deel? Weet wat mag ek nie? En eventueel mans help om ook te recover op die avontuur van die lewe. Ontdek wat is avontuur in die lewe? En ons sien in daai proses en ons sê dit deeltyd vir die manne, weet baie mans kyk na hulle eie lewens en dink my lewe is mislukking. Dan kyk hulle na ander mans se lewens en so ver af, weet sy ou so oor die parking lot 'n ander ou dop en dan dink jy hier kyk hierdie uit 'n paar goed in sy arsenaal wat ek wens ek gehad het. Hy het natuurlik bevoordeel, hy het 'n ordentlike familie gehad, baie geleenthede gehad, hy kan by 'n ordentlike plek geswat het, die deure het vir hom oopgegaan. Sy familie is seker nie probleme nie, geen van sy ooms is in die tronk gewees nie en geen wonder, kyk hoe suksesvol is die ou, weet jy. Arme ek, weet, ons kyk na onsself en sê ek dit teen my, dat teen my, dit teen my, sis teen my, so teen my en dit het ook nog met my gebeur. En nee, luister, dis nie die antwoord nie, dis nonsens, is 'n leuen van die duiwel. Dis die woord van die Here. Die verskil tussen suksesvolle mans en mans wat se lewens nie sin maak nie, is 1 of 2 klein goedjies. 1 of 2 klein goedjies wat konstant vir die res van jou lewe gedoen word. Is nie groot goed nie. Daar's nie groot verskille tussen mans wat gefrustreerd is met waar hulle is en suksesvolle mans nie. Is nie waar nie. Dis klein goedjies wat lewenslang in plek kom. Dis eenvoudige stappe, maar wat dit is belangrik. En ons 'n bietjie gesels oor dit ook. En mag die Here vir jou openbaar ook. Wat is die 1 of 2 klein goedjies in my lewe wat ek bietjie kan aanpas, bietjie links kan beweeg of bietjie regs kan beweeg en eventueel begin sien. Jy weet 1 graad of 'n half graad van waar jy staan vandag links of regs van 'n ander ou is oor 10 jaar 'n paar kilometer. Dis wat gebeur nie, so kompas werk, dis hoe die grade werk.
En as ek nie my pad aanpas nie, dan raak dit meer en raak moeiliker om terug te kom op die pad. Doen die klein aanpassings, reg daar waar jy is nou, en gaan na halfgraad links, en soek al die Here, watter kant toe moet ek gaan, waar moet ek heen gaan soek waar die Here is, enige plek waar die Here is, en gaan na halfgraad nader aan hom. Jy gaan oor 5 jaar verbaas wees, hoeveel nader jy aan God geleef het, of gekom het. Dieselfde som tel aan die kant om, dis nie net weg van God, of hy soek terug na God toe. Klein stappe wat lewenslang toegepas word, klein veranderinge wat ek lewenslang handhaaf, elke dag van my lewe, bring my eventueel op God se pad. Goed, want die millimeters word meters, en die meters word kilometers. Weet, soos ons aanbeweeg aan ons lewens. En eventueel kyk ons terug en ons besef, die Here stap op pad met my. God se vingerafdruk is oral in my lewe. So die Here wil betrokke wees in jou lewe, en die Here het sy oog op jou, en as jy oog begin oopgaan, dan besef jy die Here kyk nog die hele tyd na jou. Maar van ons beland ook op plekke wat ons beleef ons is alleen. Dit is 'n man wees syndroom. Alleen wees. Nee, elke man weet wat dit beteken. Dis net so, dan voel ons as is alleen. Eintlik is ek alleen. Eintlik is ek 'n weeskind. Mans is culprit vir orphanage. Al het ons mans en paas en broers en vriende om ons. Al het ons gemeentes wat ons heen kan gaan. Alles al duisende is dit saam met werk. Ek kan net so voel ek alleen. Dis 'n ding wat binne in mans is nadat Adam geval het. Ek dink is om 'n arm uit die tuin te jaag is. Jy weet die arme siel het daai ding so ernstig opgeneem, maar jy weet dit het DNA geword. Jy weet as 'n dinge ou kwaai tref en as jy jou traumatiseer, word deel van jou DNA, né? Word 'n inskrywing in jou DNA. Ek lees hierdie week 'n artikel wat uit Botswana navorsing met olifante kom. Ek was onlangs daarbo gewees. En ek lees 'n artikel, hulle sê die olifante in Botswana en veral teen die Angola streek en dan ook die olifante in die Kreetwoud langs die Mosambiek grens af. Miskien weet jy meer daarvan. Word toenemend groot bulle sonder tande. Dan sê sy dis 'n ding wat gebeur onder die olifante. Hulle sê dis asof hierdie goed so getraumatiseer is en hulle weet wat die poacher soek. Daar's 'n DNA ding wat besig om te verander in olifante in Afrika, dat hulle kleiner tande dra as onderdeelvrug. En dis wat met man wees gebeur. Dis deel van die mense bestaan, weet. Ons kom in 'n plek en die man het in 'n plek gekom wat hy so seer gemaak en so getraumatiseer is deur wat hy veronderstel het is verwerping, maar Adam is nie verwerp deur God nie. Goed, Adam is in 'n traject gesit dat hy kan regkom. En God het geweet, sonder gevolge vir sy besluite binne die tuin van Eden, sal hy aanhou sonde kies, maar as die gevolge nie. Maar Adam het dit gaan interpreteer as verwerping, nie as liefde nie. Soos 'n kind sukkel om 'n tugtiging te beleef as liefde, en dit lees as verwerping. En ek dink dit is 'n deel gewees van ons man wees, dat ons outomaties begin voel, ons is alleen, ons is verwerp, God is nie met ons nie, waar is die Here nog die hele tyd gewees. Maar ek wil vanaf veel moed bring, die Here is besig, die Here is betrokke in jou lewe. Goed, ons is vennote van God, ons het ook 'n verantwoordelikheid, ons keuses het gevolge, maar die Here is betrokke in jou lewe. Ek sit 'n tyd gelede ek het die Here begin dien eers nadat ek klaar teologie geswat het in wese. Ek het op die universiteit het ek gesukkel met my geloof, ek het teruggeval, dit is net my te groot skuif van die plaas af Johannesburg gewees en die wêreld daar was net interessant en opwindend geweest, weet, so die goed het my besig gehou en ek het op verkeerde plekke beland met die verkeerde vriende en saam met my weg daardeur genavigate sonder om geestelik te groei, te akademiese groei. Maar ek nie geestelik groei nie, en dis eers daarna wat die Here my gegryp het en die Here my beet gehad het en my oë begin oopgaan het oor hoe betrokke God in ons lewens is. Ons sien dit net, ons lei in verwerping. Jy weet, ons lei in die manwees syndroom, nee, weet, alles wat teen my gebeur is teen my, alles wat nie in my sin is nie, is teen my. En alles wat nie vir my oopgaan nie, weet, is die Here wat my iets moet leer, en daai leer help my nie, want ek dink ek word verwerp, weet, so naderhand het ek 'n allergie vir alles wat na God klink, want dit maak my net seer. Want alles wat verkeerd is, interpreteer ek as God se verwerping, maar ek het na my studies het ek regtig die Here begin beleef en die Here begin ontdek met verskeie belewennisse wat ons daar oor die naweek sal gesels. Maar ek sit so 'n paar weke gelede sit ek in Pretoria, ek het in Pretoria groot geword. Ek sit in Pretoria en ek sit in 'n restaurant, dis daar op George Stoller. Weet julle waar is dit? Dis die pad wat van die Fonteine sirkel af deurloop Brooklyn toe, so 'n dubbelpad. En ek het nou groot geword in Pretoria, so toe ek op hoërskool was ons kerk Corpus Christi gewees in Brooklyn. En dit was altyd daar by die Fonteine sirkel gekom van die plase wat ons in Wes van Pretoria of ander kant Centurion gebly het. En ek sit daar, my kinders het tennis gespeel daar by Groenkloof, daar tennisbane, hulle is besig met 'n ding en ek soek koffie en ek saam met by die sentrum in en ek sit in die sentrum besig met my rekenaar en ek sit so op 'n stadium en dink wat is besig om iets voor te berei en ek kyk so op na 'n gebou oor in die pad en ek beleef in my gees dat die Heilige Gees my sê, wat 'n gebou is daai? Jy weet, wonder ek hoekom wonder ek nou oor die gebou, weet, maar wat is hierdie nou? Kom kyk die gebou. Wat 'n gebou is dit? 'n Gebou wat iets pla my nou oor die gebou, maar dit is 'n lelike ou gebou.
As jy maar oor in die pad, weet, as jy oor om kyk en kyk in die onderwyskollege, en dan sien jy net die SAIK toring op die berg, of die radiotoring, as die toring staan daar. En nou kyk ek daar, en dan dink ek die lelike gebou wat hier voor staan, ek weet nie, het 60 gebou is, weet, hoekom kyk ek na die gebou, maar iets pla my oor die gebou, en ek wil werk, en ek kyk in die gebou, en wonder ek, waar is ek nou? Fontein Sirkel hier af aan die linkerkant, onderwyskollege is daar, en weet, die kant toe is Little Company of Mary, wat nou 'n life hospitaal geword het, en ek dink so, en ek beleef, ek klik, hoekom dink ek aan 'n gebou? En as ek die Here vir my bewys, ek wil jou oë oopmaak vir hoe lank ek in die lewe betrokke is. En nie sommer net iets wat ek die eerste keer in 50 jaar besef. Ek kyk na die gebou en die Here sê, ek was baie in 'n gebou gewees. En nou staan ek op by die tafeltjie wat ek sit by Motherland Koffie, vir die van julle wat nie weet waar dit is nie, dit is koffie. En goeie koffie daar. En ek staan so op by die tafeltjie en ek kyk so in die gebou en ek wil eers sien wat se gebou is dit, ek kan nie lekker bord sien nie. En ek vra vir die waiter, dis 'n swart man, ek sê, wat se gebou is hierdie? En hy sê, is SABS. Sê SABS, Suid-Afrikaanse Bureau van Standaarde gebou is, SABS logo op al die produkte. En ek dink, SABS, het hy klokkie by my, ek was as kind, was ek baie daar gewees. En ek onthou dit. Ek was elke 3 maande vir 3 of 4 jaar by die SABS gewees vir metings op my bene, want my voete het ingegroei as kind. As kind het my voete so na mekaar toe gegroei. En daai jare was die enigste voorstel gewees om my bene te herstel, as hy van 4 tot 8 jaar uit, was die enigste voorstel gewees om my bene te amputeer en terug te sit. Dis hoe tegnologie gelyk het in die 80s. Jou bene afgesit, die hoofsenuwees probeer het, en die res het afgesny, en dat die bene heraangewerk, en dat jy vir 8 of 9 maande met sulke staal goeders moes rondloop, wat die bene uitdwing. Jy het baie gevorderend 40 jaar mediese tegnologie, ne? En dis hoekom ek daar was. En ek sit daar en ek is gekonfronteer met, ja, jy sê onthou dit. Hierdie ouens het vir my skoene gebou daai jare, wat se sole verander was, is altyd kon gedoen wat nie gewerk nie. En ek sit daar in Motherland en ek bel my ma, Motherland Koffie, ek my ma laat verlang. En ek bel my ma word 80 nou Sondag, volgende Sondag. Ek bel my ma, ek sê, sorry man, ek sit in George Store en ek wil iets hoor, wat het geword van die SABS storie? My ma so, wat van bel jy? Ek bly bloedwonde. Ek sê nee, ek sit in George Store en ek kyk na die SABS gebou en ek was maar as kind baie daar gewees met bene destyds weer. En hoor wat dit sê my ma. Sy sê julle was te klein gewees om dit te verstaan, miskien dat jy nooit vertel nie. Maar toe jy nog weer 8 of 9 jaar oud was, het jou pa die Here ontdek. In die Bosveld waar hy geloof was en ons het die Here begin dien. En min of meer tussen 8 en 10 het ek en jou pa tot bekering gekom, die Here begin dien en ons is nooit terug daarna toe op grond van geloof nie. En jy het nooit in jou lewe enige gevolge gehad van 'n proses waar die mediese wetenskappe gesê het jou bene gaan bekeer moet verword en teruggewerk word nie. Nooit nie. Want ek is 50 jaar oud. 50 jaar oud. 6-7 weke gelede sit ek met 'n kniepyn na die Agus. Ek kry elke jaar die kyk Agus. En sit ek met 'n kniepyn wat ek nou nie ken nie, weet, met 50. En nou wil ek nie verder fiets ry nie, want ek weet dat 'n beerie binne my knie nie, weet. En ek het nie geld vir 'n MR scan nie, die ekstra help nie. So ek moet 'n MR scan kry. Dis as op 'n medikliniek vir 15.000 rand vir 'n MR scan. Ek dink ek is so seer nie. Nou meer is betaal dat jy nou seer moet ek nie fiets nie. En ou kom sien my die kantoor uit, raad nodig oor sy lewe. Hy sê vir my, hoor jy, ek vra hom wat doen jy? Hy sê hy's daar by radiologie by medikliniek. Hy besit van 'n masjiene daar. Ek sê hey man, ek wil by uitkom, ek moet 'n MR scan doen. Hy sê MR scan. Hy sê het jy medies wil? Ek sê nee, ek het nie medies, maar ek moet myself betaal. Hy sê kom sien my vanaand 9:00. Ek sê waar 9:00? Hy sê ek werk tot 11:00. Dinsdaande, is Dinsdag. Hy sê kom sien my vanaand 9:00, ek het nie pasiënte nie. Stap dan die ou doen van MR scans vir my rug, my heupe en my knie verniet. 100.000 rand weer. En ek sê yes, thank you man, ek voel maar soos 'n verwerkte weeskind, ek het nie 'n vader nie, weet jy. Ja, ek praat nonsens, jy weet, maar jy weet ons klink nie hierdie goed nie, nee. Ek meen dis die guns van die Here is eintlik reg rondom jou. Nou luister, ek gaan vir jou SABS storieetjie vertel. Hoor gou hoe klink kwaliteit in die koninkryk van die Here. Daai ou vat met die MR scans, elke mikromillimeter van my knie, my enkels, my heupe en my rug. Hy sê jou gewrigte lyk soos 'n 10-jarige seun. Hy sê een ding wat vir jou kan sê, is jy is nie 'n pasiënt vir knievervangings nie. Dit kan jy weet. Daar's niks fout nie, niks. Ek het 'n merkertjie in 1998 ten spyte daarvan 'n valskermongeluk gehad. Ek het 'n valskerm seer gekry, nie geval nie, ek het in 'n storm geland, valskerm het gestreep by Rooiwil noord van Pretoria. Ek het dubbelknieoperasies gehad in Unitas Hospitaal en in 99 na my ongeluk.
Hy kyk daarna, hy sê, ek kan sien waar die merkers is, van waar die instrument in jou knie ingegaan het. Daar is niks fout met jou knie nie. Al wat jy voel is, daar is ook op senuwee op 'n deel van die kraakbeen. En hy raak, as jou ITB styf is, trek hy die knieskyf skeef. Dan raak hy daar, want die ITB is styf. Hy vat nie my ITB, as jou ITB is styf. So hy sê, doen so 2 minute oefening, geef my papier voordat jy gaan fietsry, sê nooit nie lewe weer suk om jou knie nie. Ek ry fiets, moet jy niks nie. Luister, ek kan op jou sê, ek het die Here begin dien nadat ek klaar teologie geswaat het. Ek het teologie geswaat in 'n toestand wat ek gedink het ek die hel voorverdien. Want jy moenie in so 'n toestand teologie swaat nie. Dis hoe ek geleef het. Weet jy wat ontdek ek nou dat ek saam met my Vader 'n pad stap? Maak die Here my oë oop en sê, die hele tyd wat jy gedink het jy is alleen, was ek daar. Die hele tyd wat jy gedink het jy stap die pad alleen, het jy nooit alleen gestap nie. Ons stap die pad nie alleen. Die Here is so betrokke in die situasie, ons is blind. Ons is net unaware. Ons is net unaware. Jy weet hoe unaware is meeste mens van hulle emosies. Ons het ding wat ons mee glad nie connect nie. Ons emosies. Ons is unaware van ons emosies. Kan jy verstaan hoekom is dit so moeilik om aware te word van die geeswêreld, van God? Ons is nie eens in kontak met ons emosies nie, man. Jy weet, wat van nog met God? Dis ons probleem. En nou glo ons is alleen. Jy is nie alleen nie, die Here is met jou. Jy weet dit net. Laat my vanaand vir jou sê, besluit oor hoe jy wil leef. Skep moed. Jy sit dapper held, jy weet dit net nie. God is met jou. Die Here is nog hele tyd met jou. Daar's duisende goed wat ek en jy van nie weet nie, wat ons eendag gaan weet. Wat ons sal besef, ek was nie alleen nie, ek was net unaware. God was daar die hele tyd gewees. Die blote feit dat jy vanaand hier sit, die blote feit dat jy vanaand hier sit, beteken God het iewers saam met hierdie pad begin stap. Iewers het die Here saam met hierdie pad begin stap, en is 10 keer en baie langer terug as jy van weet. Jy dink is nou die dag toe die Here verkies het, of jy dink dis wanneer jy kerk toe kom. Luister, dis lank voor dit. Het God sy oog op jou geplaas, inteendeel as jy regtig wil weet waaroor is sy oog op jou geplaas, is Efesiërs 1:3 sê, voordat hy die tektoniese plate van die aarde uitgesorteer het hy sy oog op jou gehad. Long before he laid down earth's foundations, he has chosen humans as the object of his love, to make them whole and holy by his love. God wil jou lief hê. Hy gaan jou lief hê. Jy moet net wake up and smell the coffee. Dis ons probleem. Ons is net unaware. Ons is so occupied met ander goed. Nou goed, manne, ons gaan so 'n bietjie gesels die naweek oor man wees goed. Dis exciting goed. Ek wil jou nooi om vrae te vra. Goed. Moenie verlies in die kerk nie, die kerk weer Sondag. Goed, hier is nou Vrydag en Saterdag, so is die kerk nie. Steek jou hand op, vraag, gooi jou stywer in die armbeers, en as jy iets wil vra, sal dit teen nog 5 ouens wat dit wil weet in die gehoor, so moenie dink is net jy nie. En as 'n rede hoekom jy die vraag wil vra, miskien is jy die trigger vir 'n ander as hy koms, so vra die vraag. En kom ons gesels saam hieroor, en kom ons neem aantekeninge, vat 'n paar notes en gaan gesels na die tyd hieroor, en gaan besin vir jouself vanaand na hierdie sessie, wat wil die Here vir jou sê? Ek wil vanaand met jou gesels oor hoe die toekoms werk. Dis my tema. Hoe werk toekoms? Ek is seker of die regte Afrikaners dalk vra, hoe werk toekomste nie? Hoe werk future? Hoe werk die pad vorentoe? Moet jy 'n profeet wees om dit te verstaan? Moet jy een of ander 6de of 7de sintuig hê om dit te navigate? Hoe werk toekoms? So meeste van ons dink verkeerd aan die toekoms, inteendeel ek dink almal van ons dink in 'n groot mate verkeerd oor die toekoms. Ons het 'n misverstand oor hoe die lewe gebeur. Dis eintlik wat jy gehoor het. Hoe gebeur die toekoms? Ekskuus, kom ek sê dit in goeie Afrikaans. Ons het 'n misverstand oor hoe die lewe werk. Oor hoe die lewe gebeur. Oor waarheen die lewe stuur. Hier's 'n groot vraagstuk in baie manne se lewe vanaand hier terwyl as jy sit. Jy weet, hoe het ek hier beland? Praat nie van hier nie, hier in jou lewe. Hoe het ek in 2026 in Augustus beland waar ek myself bevind? Die antwoord is eenvoudig. Dit is nie so cool soos ek kan sê, my antwoord is eenvoudig. Jy het aan te geloop. Dis wat gebeur, dis hoe die lewe werk. Maar goed, ons het baie misverstande oor hoe die lewe gebeur. Ons is eintlik baie gelowig oor dit. Ons sê baie interessante goed wanneer ons moet bepaal of besluit oor die toekoms. Daar's baie vooropgestelde idees en bygelowe wat ons passief maak as mens. En wat ons eintlik in 'n plek gaan plaas wat ons nie nodig het om te kies nie, of kies uitstel. Ons hoef nie te doen nie.
En omdat ons nie weet hoe die toekoms werk, nie doen ons nie goed nie. En omdat ons nie weet hoe die toekoms werk nie, neem ons nie deel aan ons toekoms nie. En omdat ons nie weet hoe die mens werk nie en die toekoms werk nie, is ons eintlik nie mens nie. Ons maar net suurstofdiewe, want ons verstaan nie wat die mens hier is om te doen nie en wat die mens geroep is om te doen nie. As jy die lewe wil leef, wat jy gemaak is om te leef, gaan jy die toekoms moet kies waarin jy wil leef. Jy kan het opskryf, so. It's at least Facebook worthy. As jy wonder wat jy post vanavond. Hier is dit. As jy die lewe wil leef wat jy gemaak is om te leef, wat 'n lewe is dit? Ons begin dit albei. Ons gaan die naweek oor gesels. Wat is dit? Kan ek dit weet? Jy kan dit weet. As jy dit nie weet, het jy moeilikheid. Goed. Jy is nie 'n dier nie. Jy kan weet. Jy is gebou om te weet. Hulle wat die Gees van God ontvang het, weet alle dinge. No ways. Dis scary. Dis liberating. Dis liberating. Hulle wat die Gees ontvang het, weet alle dinge. Die Gees weet dit binne in jou. Sê jy wil dit nie weet nie, want jy is unaware. Jy sukkel met die emosies, wat dan van die Gees? Goed. Dis daar. Ons kan dit weet, ons kan dit verstaan. Die Here kan vir ons begin wys. As ons belangstel hierin, kan die Here vir ons begin bewys, of dit vir ons begin wys, en dan kan ons begin besluite neem wat pas by daardie toekoms. Kan ons besluite begin neem wat inpas by die regte rigting. Ons kan die grade aanpassings begin maak om eventueel, dalk nie môre nie, maar eventueel weer te kruis met die regte pad. En dan sal die Here ons oopmaak en sal ons sien, dis hier. Die Here kan ons help, ten spyte van die feit dat ons verwaal het, kan die Here ons help om die pad te vind. Want ons het die Gees van die Here, en God het sy oog op ons. Nou as jy weet, jy het die Gees van die Here, en God sy oog is op jou, dan raak dit amper of moeilik om nog iets van die Here te vra. Want wat kan ek nog vra? Weet wanneer ek soos 'n weeskind voel, en voel ek is nie gevader nie, en ek is nie gebladder nie. En dan ons kry onsself jammer, dis 'n groot probleem met mans, selfbejammering. Wanneer ons eers daar beland het, dan wil ons alles vra, want ek het niks. As ek hoor, ek het die Gees van die Here, en God is lief vir my, wat bly oor om te vra? Dan daar. Altyd dat goed is God klaar vir jou gegee. Hy sê in 1 Petrus, 2 Petrus 1 sê, ek het inteendeel saam met dit vir jou alles gegee, om ook 'n goddelike lewe te lewe. Alles wat jy begeer het, het ek reeds ontdek, of het jy reeds in jou, jy weet het net nie. Weet ek, sien net as ek 'n advertensie, ek maak my ook vir 'n masjien. En soos meeste van ons seker. En dan sien ek, wat jy die masjien nie so man, hier is sliding, jy sien manne, waar is die manne waar jy uitwerk, en rydeel aan son, hè. So baie lekker mooi tubes, ja, blink eisters, is eintlik wat ek wil hê, nee, so ek twee mooi tubes weet, en hy moet so glad hardloop. Ek wil nog uitvind waar binne is, as ek 'n bearings daar binne in. Ek soek so ding man. En ek wil lankal so, ek weet ek wil lankal so ding hê. En ek check hier soos 'n Metabo, radial arm saw, dis hy wat so op hy slider loop nie, maar 'n lekker groot wiel, en ek het 'n paar planke daar wat ek nog nie vind wat ek net wil maak, maar ek wil ook 'n masjien koop. En dit was so 'n masjien koop. En later van werk uit dink. Maar die ding is nou 'n special, dan dink ek, is nie so bad nie, so 'n paar duisend rand, maar dis eintlik bad nie, die masjien is eintlik baie mooi. Daar met Metabo is ons groen met so 'n rooi merkie. Dis like so 'n sportmodelletjie. En ek check die ding en ek maak so 'n screenshot en sê ek die ding. En dink ek as ek daai kant van die stad kom, moet ek sommer by die huis instap, weet ek wil hierdie ding, ek wil dit nodig. Ek het hom regtig nodig hierdie ding. En ek myself nou opgewerk vir die ding en maar iets gebeur in die kerk en nog 'n ding gebeur by die werk en ek moet op 'n paar plekke wees en in die Kaap wees om op te tree en ek vergeet van my rydelaamsel. En die ding kom en ek gaan verby want ek het ander goed mee besig gehou en ek kom nie by die masjien uit nie. Ek vergeet dit om van hom en so aan. En net so 2 weke terug, as ek al by die garage, nou ek het bo in my garage het ek so 'n catwalk gebou, reg rondom my garages. Het ek vir my, jy weet wat 'n catwalk nie. So my ceilings is so 3.5 meter hoog in die garage. So ek het daar so 1.2 meter catwalk ingebou met staal en lekker shutterboards en jy kan daar bo op jou knieë kruip as jy nou wil. Reg rondom my garage, weet, het ek al my goeders is daar met projekte, ek restoreer dit en so. En maar ek moet daar bo kom want ek soek eintlik iets wat my seun wil hê vir 'n taak en ek klim maar op en ek check. Dis wat 'n boks is hierdie. Ek dink skoon. Ja, dis met Metabo hierdie. Check die boks. My eerlikheid. Wanneer ek die ding gekoop? Ja man. As daar bo my garage staan 'n splinter nuwe Metabo rydelaamsel wat ek 10 jaar terug gekoop het. Ek het net vergeet ek het dit gekoop. Dis die naaste in my lewe wat ek was om 'n broodklomp geld te mors. Dis ek so vrees myself. Ek het regtig nie geweet. Ek het vergeet. Ek het die ding gekoop. En ek het net nooit om uit te kom. En dis my pad gewees op 'n stadium want ek werk daar aan karre en ek het die ding of my werk het die ding na bo gedruk. Ek sou van gesê het as ek moes.
Sê, maar kry nie ding onder my voete uit, so ek het nou tyd vir hom, net maar boon gedruk, en ek het vergeet, ek het tussen kinders gehad, man. Die moment was ek goed onthou, en gebeur ons dit in ons lewe. En ek dink, baie keer gaan dit met dit wat die Here vir ons reeds gegee het, en die liefde van die Here, en die plan van die Here vir ons lewens, en die gawes wat die Here vir ons gegee het, en die groot liefde wat hy aan ons bewys het, gaan dit baie keer so, dis eintlik embarrassing. Ek staan nou tog, jy moet my vrou vertel, as ek dink ek word oud. En ek kan net die storie oor vertel. En dit is die eerste keer dat ek nou kans kry om 'n storie te vertel. En dis eintlik ja, is eintlik 'n embarrassment. Wat het ons nog? Ek weet, het klink erger as dit is, as nog goed wat ek weet, ek geloof ek. Ek moet net gaan kyk. Maar goed, maar hier is die storie, wat het ons nog? Wat het jy in jou arsenaal van belewenisse, wat jy nog nooit die storie reg van verstaan het nie? Vir jou is daar 'n storie van trauma, vir God sê, hey, jy hoor nie, jy sien nie, jy verstaan nie, ek het my liefde aan jou bewys. Ek het my liefde vir jou bewys. En jy het nog net die storie reg agter mekaar, en die kar is nog voor die perde. So kom jy goed nie werk nie, want jy sien nog nie wat God bedoel het nie. En eintlik het die Here lank al vir jou bewys, ek het my oog op jou, jy weet dit nie, hoor my, ek het my oog op jou. Ek kyk na jou. Dis hoe God by die mens betrokke is. Elke mens op aarde se storie lyk so. Elke mens. Ek het in die VSA het ek 'n gesprek gehad, eintlik 'n onderhoud gehad wat opgeneem is met 'n bekeerde moslim. Hy was diep betrokke geweest in sy moslim aanbidding. En hy is eintlik in hulle teologie, as jy dan wil, opgelei in hulle Sharia wette. En hierdie man vertel, hy sê, ek het nooit in my lewe die woord God gebruik eers, in terme van die God van Abraham, Isak en Jakob, of die God van Israel, jy weet, die Christelike God nie, hy is nie wedergebore gelowige. Hy sê, ek het nooit in my lewe die woord gebruik nie, hy sê, ek het nooit in my lewe gehoor, vir 50 jaar, dat iemand die woord gebruik en sy lewe verloor het. Hy sê, weet jy wat weet ek vandag? God was nog altyd betrokke in my lewe. Nog altyd. Ek sien dit. Wat daar gebeur het. Wat daar gebeur het. Wat daar gebeur het. Nou verstaan ek. God het ons lief. Ons weet dit net nie. Ons is net unaware. As jy die lewe wil leef wat jy gemaak is om te leef, gaan jy die toekoms moet kies waarin jy wil leef. Oomblikke wat ons oorweldig word deur al die keuses voor ons, keuses voor ons weet nie wat om te maak nie. Wat as ek dit nou kies en dit werk anders uit, of wat as ek dat doen, nee? In al die keuses wat ons maak, staan ons baie keer terug en sê, ek wil nie die verantwoordelikheid vir die keuse vat nie, of ek is te bang vir die keuse, maar ek leef ook teen die lewe nie. Ek neem nie deel in die lewe wat ek gemaak was om te lewe nie, die lewe wat God vir my wil gee. Ek kom nie dood eenvoudig nie by dit uit nie. En ek wil vanaand vir iets sê, jy kan hierdie ook gerus onthou. Vir meeste mans wat vanaand hier sit, is die mees geestelike ding wat jy kan doen. Wie van julle wil geestelik wees? Dis 3 ouens, baie nice, dis baie reg te kyk. Die mees geestelike ding wat jy kan doen op die stadium van die lewe om te begin deelneem, om geaktiveerd te word, om by die Here uit te kom. Luister van mooi. Is nie om te begin aanbid nie. Dis wat daarom om te worship. Maar worship is nie die mees geestelike ding wat 'n man kan doen nie. Goed, is nie om meer te bid nie. Bid is baie belangrik. Maar meer bid is nie die geestelikste ding wat jy kan doen op die stadium van die lewe nie. Dit is nie om meer kerk toe te kom nie. Ek wil vir jou sê jy moet kerk toe kom. Goed, jy gaan hierdie pad nie eintlik stap as jy nie tussen medegelowiges kom ten minste een keer 'n week nie. Gaan dit nie maak nie. Hoor nou nie, gaan dit maak nie. Ek werk met ouens wat dit probeer. Dit werk nooit nie. Maar dit is nie die geestelikste ding wat jy kan doen nie. Luister gou mooi. Vir meeste mans wat hier sit vanaand, is die mees geestelikste ding wat jy nou kan doen vanaand is om te kies. Ek wil vir jou sê, die diepste, dinamiesste, sterkste implikasie, veelzeggendste geestelike belewenis vir meeste mans op aarde is om te besluit. Besluit. Dis 'n powerful ding. Weet jy hoe weet ons is powerful? Dis oor die hoeveelheid mans wat veral nadat hulle verwond is, nooit weer wil besluit nie. Voel ek kan nie besluit nie. My hande is afgekap, ek weet nie hoe om te besluit. En as ek weet hoe om te besluit, wat as ek besluit? Dis 'n geestelike, statiese, losgemaal op die golfblad. Werk net nie. So wat nou is hier. Hierdie storie werk net nie. Dis wat gebeur. En die rede hoekom dit gebeur is om die vyand weet, dis 10 keer die geestelikste ding wat jy nou kan doen in jou lewe, is om te besluit.
is 'n besluit om deel te neem, om ophou stil staan, om uit daai passiwiteit uit te kom, om te beweeg. Baie jare gelede is ek in 'n kruispunt in my eie lewe, in my eie beroepslewe, en ek was lank by 'n sekere bediening betrokke gewees, my tyd uitgedien daar wat my betref, en 'n impak gemaak soos ek wou impak gemaak het, maar die opsies wat vir my voorgelê het, het nie my aantreklik gelyk nie. Ek het weer as ander potensiaal in my lewe, as 'n roeping op my lewe om iets anders te doen. En ek sê 'n baie lekker posisie gewees. Eintlik was ek in 'n goeie posisie gewees daar, weet ek het nie nodig gehad tegnies of finansiëel om te skuif nie, maar ek was net in 'n kruispunt in my lewe. Miskien was dit 'n vroeë midlife crisis wat ek beleef het, ek weet nie wat dit was nie. Maar anyway, ek besluit ek moet besluite neem. En eventueel bedank ek 6 weke nadat my tweede kind gebore is. Ek wil laat jy van 2 jaar in my huis en 'n dogtertjie van 6 weke, my vrou is nie baie impressed met my nie. Ek bedank my werk. Maar ek voel is die regte ding om te doen. Ek het fantastiese geleenthede. Ek het 7 plekke, 7 geleenthede. Ek het eintlik 7 beroepe. Wat ek van kan kies. Dr. Isak Burger, die president van die AGS, sê daai dis vir my. Ek het dit bietjie met hom genavigeer. Hy sê dis die eerste keer in my lewe, hy was 30 jaar die president van die AGS. Kyk, ek sê die eerste keer in my lewe wat ek weet van 'n AGS pastoor wat 7 beroepe op sy tafel het en nie een kies nie. Never mind 7 hê. Ek wil nie wie kies nie. En ek is net nie bereid om te kies nie, want die implikasies en die gevolge is te groot en dit ontwrig my gesin en ek gaan dalk in stad moet skuif. Een van die opsies was Phoenix, Arizona. En wat eintlik 'n fantastiese geleentheid is gewees het. Maar ek kom nie by besluit uit nie. Ek het nie vrede, ek wil nie besluit neem nie. En dis my volgende struggle is ek besluit toe ek gaan terug in besigheid. Ek gaan vir 'n tyd uit bediening uitgaan, ek gaan terug besigheid toe en ek's besig met besigheidstransaksies en ons geleenthede en ek wil takke koop van 'n sekere bedryf wat ek 2 takke koop en ek's besig met my bank met onderhandelinge en die hele storie, maar ek kom nie by bedank uit nie. Want ek kan nie die keuse maak nie. En eendag kan ek nie meer nie. Ek het rede nodig om te leef, dis my wiring. Ek wil die toekoms verstaan, ek wil die toekoms besit neem en ek kom by die huis van die kantoor af in die middag so 1 uur en my vrou is besig met die babietjie. Babietjie is nou 6 maande, 6 weke oud. En ek sê vir haar voor ons vanaand gaan slaap. Ons klim nie vanaand in die bed voor ons besluit het oor die toekoms nie. Daar's nie manier nie. En ek het so 'n wonderlike belewenis. Ek vat my Lightly, is toe 2,5 jaar oud. Ek sit hom op die carrier van die fiets. Ek het so 'n stoeltjie agter ons gery, ons bly op 'n plaas aan die Vrystaat. Kyk wie wild. En ons ry daar die bos in en ons ry so kilometer rond, weet, maar as ek meer occupied met die mannetjie agter en seker maak sy tone bly die speke uit, weet wat maak hy agter en besig met hom en ons ry nou ver. Ek dink man, ek gaan net 'n draai ry op die ander kant van die plaas en daar staan en bid en dan gaan ek weer terugkom, weet en maar ons moet 'n besluit neem vandag. Ek kan nie verder so lewe nie. En ek ry met daai fiets, dis 'n bergfiets op die grondpad. Ek ry met daai fiets ry ek so in 'n bos in. Dis 'n grondpad wat deur die bos gaan. Ry so in die bos in die woud in. En die volgende oomblik stap daar kudu's voor my uit die bos uit. Stap 'n kudu-bul reg voor my in die pad in en man, toe ek die ou sien, toe sê soos hierdie pilaries is 8 meter van 10 meter vanaf. En dan staan ek ankers aan en dit raas. 'n Bergfiets op die grondpad raas. Weet jy, hy grond raas mos, maar die goeders, weet ek meen as jy om jou wil jag, sien jy om 2 kilometer se weg. Hier stap hy dan voor my in die pad in en ek ken die kudu-bul, ek weet van die kudu-bul en hier stap die bul voor my in die pad in en ek dink wat gaan nie aan, ek staan ankers aan en ek hou my kind so half agter my op die carrier want ek dink die ding is dalk hondsdol. Wat maak jy bok? Ek meen dis nie 'n kudu maak jy so nie. 'n Kudu hardloop, weet wat? Stap 'n kudu voor jou in die pad en gaan staan voor jou. So toe ek stop, toe kyk ek so op na sy neus, waar die speaker is. Staan die kudu. En ek besef hierdie ou gaan met sy horings gaf. Dis 'n groot bul. Ek kyk so na sy neus. Ek sal nooit vergeet en daai neus van hom al so asem. Hy swart neus van hom. Al so asem. By my, net hier by my. Dan stap 6 koeie en hulle staan die pad vol. Ek kan letterlik nie deur die grondpad sien voor my nie, soos die kudu so staan agter daai kudu-bul. Almal gaan staan. Absoluut onnatuurlik vir kudu's om dit te doen. Heeltemal. En ek hoor die Here sê, dis ek kies. Net dit. Ek hoor net dit. Dis ek kies. Ek staan daar voor daai kudu-neuse bul wat my so ryk. Dan is so, nooit weer gesien hy staan stil of enigiets nie. Dis 'n wilde ding. Ek staan daar en ek sê, Here, ek bedank. Kyk, hy kudu so in die oë. Ek sê, Here, ek bedank. Dis asof daar 'n las van my skouers af begin val en 'n geestelike wêreld loskom in ons lewens. My kudu kyk so in die bos en dan stap hy en dan stap al die koeie weg in die bos, nie weghardloop nie. Stap so in die bos en van niks angstigheid nie. Ek dink weer sê, hierdie was massive geweest. Ek bedank. Dis ouer, ek bedank. Dis wat ek gaan doen. Ek is vry. Ek het 'n joy. Daar's iets in my gees geaktiveer. Ek het 'n besluit geneem. Dis nie reg of 'n verkeerde besluit nie, dis die besluit. Dis nie links of reg nie, dis die besluit. Jy sien, om nie besluite te neem maak ons passief en maak ons culprit vir die vyand se vrees. Angs kom uit besluitloosheid.
Angs kom uit, ek sien nie môre nie. Wat maak dat mense angstig word? Ek sien nie die toekoms nie. Ek weet nie hoe die toekoms werk nie. Ek sê, wat die vyand met jou doen, is die vyand hou jou weg van keuses af, want keuses het gevolge, en ons word bang vir die onvoorspelbare gevolge. Moenie vrees nie, dappere held, ek is met jou, Gideon, neem 'n besluit. Ja, maar ek is die swakste van die stam, neem 'n besluit. Goed, ek sê besluit neem. En dit vat hom net so lank om 'n besluit te neem, maar wanneer hy die besluit neem, gaan God se wêreld van hom. En kom 'n klomp mense vry wanneer hy besluit neem. Ek ry fietsepad en ek onthou dit soos gister. Ek vat die fiets en ek sit my voet so op my pedaal en wil ek terugkom, my kind is nie agterop, so ek het 'n bietjie balance. En ek het net so my tweede trap gevat. Hier lê my telefoon in my sak. Stop. Kyk. Ma. Hallo ma. Hallo, hoe gaan dit? Ja goed. Sê waar is jy? Hoekom? Ja, dit my ma het wat ek is. Ek sê wil ek Dinsdag op kantoor weet, maar ek sê vir die rede dat Dinsdag om nie kantoor. Sy sê ek wil met jou praat. Ek sê wat gaan aan? Ek weet, sy praat met my asof ek nou die moeilikheid is. Sy sê ek het 'n woord vir jou. Ek sê wat 'n woord het maar vir my? Sy sê kom ek blaai net gou hier so na dit. Maar weet ek hoor blaai sy oor die telefoon. Sy sê hou nie vas. Maar. Hoe sê sy? Ek het hierdie woord vir jou laas jaar 1 November ook gegee. Hier is 1 April. Presies 6 maande. Wat significant was, vir 'n ander rede. Presies 6 maande voor dit, sit ek in 'n meeting in my vorige werksomgewing, en ek begin stryd in my gees optel oor 'n besluit wat geneem word. En ek staan op in die meeting en sê, ek gaan myself verskoon, ek wil nie die ding dwarsboom nie, of 'n stok in die speuke wees nie, verskoon my. I'm leaving. En ek stap uit, 6 maande voor dit, en my ma bel my, toe ek op die N1 snelweg klim, ek ry huis toe. My ma bel my, sy sê, waar is jy? 6 maande terug, 1 November 2011. Ek sê, ek ry huis toe, hoekom? Sy sê, want ek het 'n woord vir jou. En sy lees my in die Bybel uit, op die highway. En sy ek bietjie geïrriteerd, want ek het een of ander frustrasie met my werksomgewing daar, en ek het my eintlik nog vererging gelyk. Sy sê, die Here sê, ek is besig om 'n tafel vir jou te dek in die aangesig van jou teenstanders. Ek sê, o ja, maar dit is aan Psalm 23. Sy sê, as Psalm 23. Ek ry voor die Kudu. Ek is 500 km van my ouers af. Ek weet wat my lewe aan die gang is. Ek vat die fiets en ek trek weg uit Kudu. My ma bel, sy sê, ek het woord vir jou. En nou by, ek sê, waar is dit? Sy sê, wacht, net vir dit kry, ek wil hele ding vir jou lees. Sy sê, o, hier staan, Neville, 1 November 2011, ek het voorheen die woord vir jou gegee. Ek sê, wat is dit ma? Sy sê, die Here sê, kyk, ek dek 'n tafel in die aangesig van die teenstanders. Ons besluiteloosheid is die ongeestelikste ding wat jy kan doen. God wil hê, jy moet verstaan hoe werk die toekoms. Die toekoms werk wanneer ek en jy begin deelneem aan die toekoms. Die toekoms begin realiseer, die lewe werk so, ek en jy skep toekomste saam met God. Gaan ek vir jou iets wys hier. Vraag is, maak ons keuses, maak ons goeie keuses, neem ons besluite. Wat deel van die kern van die menswees is. Dis fundamenteel wat ek en jy besluit. Dis ons deelname aan menswees. As ek vanaand vir jou vra, wat is die grootste geestelike aksie wat jy vanaand kan neem? Goed, is daar 'n klomp goeders wat by jou opkom. As dit net kan verander, as dat net kan verander, as die Here net dit kan doen, luister mooi, ek wil hê met hierdie huis toe wat vanaand besluit. Besluit en open 'n wêreld voor jou. Goed, dis seker die beste en die geestelikste ding wat jy nou kan doen. Eksodus 14 vers 10 sê, toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaars agter hulle aan. Jy weet waar dit was, nee. Toe nou uit Egipte uitgetrek het agter Moses aan na die Dooie See. En hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep. En hulle het vir Moses gesê, nou praat dan met Moses. Kyk, Moses was die enigste wat in die moeilikheid is heeltyd hier, nee. So, hulle wil doen wat Moses vir hulle sê, maar elke keer kon net so wees vir kwaad vir Moses. So Moses het ook seker naderhand gevoel, man, ek moet net liewer niks besluit nie, want elke keer as iets besluit, dan is daar gevolge. En hulle het vir Moses gesê, het u omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Ek kan Moses gesê, hy smyt sy staf een kant en sê, come on! Waarvan bel jy dis klommer? Ek nie imagine, nee, wat se ondeurdagte ding om te sê. En Here red ons vir 400 jaar lang. Red ons suffer. Hierdie ouens vat ons met swepe. Here red hulle. Voordat ons by die water kom, sê hulle Moses, hoekom het jy ons hier uitgevat? Kan ons iemand dood begrawe geword het in Egipte nie? Is daar nie grafte daar nie? Daar nie plek vir begrafplase in Egipte gewees nie. Nou moet ons hier begrawe word. Man.
nou aangedoen? Wat het U ons nou aangedoen? Dat ons uit Egipte land uitgelei word. Dis nie vrees van besluit nie. Dis hoe mense bang ons besluit het nie. Maar ons is eintlik onvoorspelbaar. Is dit nie die woord wat ons aan U in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, los ons uit, dat ons die Egiptenare kan dien? Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien as om in die woestyn te sterf. Maar Moses het vir die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas, aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nooit weer in ewigheid sien nie. Wat sê die Here? Hy sê, soos jy vandag die vyand, soos jy vandag jou omstandighede, soos jy vandag die toestand van jou huwelik, soos jy vandag die onsekerheid oor jou kinders, soos jy vandag jou onsekerheid en onvoorspelbaarheid in jou werksituasie sien, sal jy dit nooit weer sien nie. Die Here sal vir julle stry. Julle moet stil wees. Vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Wat roep jy na my? Die Here sê vir Moses, wat roep jy na my? Jy het seker gesien Moses om sy knie gaan en sê, Here, help. Red ons. En meer kyk vir Moses, en hy sê, wat roep jy na my? Sê vir die kinders van Israel, hulle moet trek. Ek wil hierdie storie vir vertel. Ek wil nie gewit staan, hierdie is lekker Bybelse taal, maar is Afrikaans ook verstaanbaar. Hierdie ou skerm vir 400 amper 500 jaar by die Here. Dit kan nie meer nie. Ons is slawe, ons kap klippe, kyk hoe lyk ons. Die helfte van hulle se vingers is uit, anders die helfte se oë is uit. Hulle is werk in klipkwarries. Jy dink hoe dit gelyk, né? 500 jaar. Dis hulle slawe wat klippe kap. Hulle word opgevoeder met swepe. Hulle lyke lê maar elke dag soos vleer rond. Hy het 0 waarde gehad. Beteken niks nie. Ellendig en hopeloos. Patheties geword. Patheties. En die Here hoor hulle, rig van Moses op, van die Here amper 40 jaar vir Moses voorberei om 'n job te doen. Moses kom na 40 jaar eventueel daaraan, nadat hy met al sy streke klaar is. Eers hy doodgemaak en toe weggehardloop en toe kan hy skielik konstant nie praat nie. En nou kry die Here eventueel van Moses daar om te antwoord, want dis die enigste ou wat hierdie volk kan red. En die Here rig hierdie ou op eintlik van geboorte af in Farao se paleis en nou is Moses reg mee om te red eventueel. En nou dat hy hulle red, 2 dae later, sien hulle, o, hier kom die vyand. Dis al wat gebeur het. Hier kom die ouens se agter oor die koppies aan. En hierdie hele drama speel homself af. En hierdie ouens stagneer. Hulle vries. Hulle word so soutpilare net aan woestyn. Sê, wat nou? Wat het jy nou aangevang? Imagine, jy vra vir die Here vir hulp en dan sê vir die Here, wat het jy nou aangevang met te red? Moet ek nou hier doodgaan? Nee. En dan is onmiddellik is hulle ongeloof vreesagtig en krities. Jy weet, dit is die weeskind mentaliteit. Hier is ons weer in die moeilikheid. Jy weet, nou gaan die Here ons ook teleurstel. Ons maak vir Moses dood. Jy weet, hy is die probleem hier. En ek wil hê jy moet net vinnig aan Afrikaans mooi verstaan wat hier gebeur. Die Here sê vir die ouens, kyk mooi. Ek gaan net een keer vir julle sê, check mooi. Jy gaan hierdie net een keer sien. As julle stil is en doen wat julle moet doen, sal julle die Egiptenare nooit in julle lewens weer sien nie. Dis die boodskap hier. As jy doen, as jy besluit, kan jy in 'n oomblik wegstap van jou huidige realiteit en die toekoms in besit neem. Hier is ons op pad beloofde land toe. Dis die boodskap. Here sê vir Moses, wou nie na my kyk nie. En dis deel van die boodskap wat jy moet verstaan in hierdie tyd van jou man wees. En dit beteken nie moet jy die Here aanbid nie, dit beteken nie moet jy die Here vertrou nie, dit beteken nie moet jy met die Here praat nie. Die Here sê, hierdie is in jou hande. Ja, gesien God maak so? Wow, nie my kyk nie. Dis dit nie gebeur. Here sê vir Moses, sorry Pel, moet nie na my kyk nie. En wat vra jy vir my? Ek het klaar gedoen wat moet gedoen word in jou lewe, jy gaan nou doen. Sê vir die volk, doen. Trek. Tel op julle tasse, pak op julle goedjies en trek. Dis wat ek gesê het, hulle moet doen.
besluit nou of jy die toekoms in besit gaan neem, of die toekoms nie in besit neem. Dis hoe die toekoms gebeur. En jy, Moses, hef jou staf op en steek jou hand uit na die see en kloof dit oop, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En Moses sê vir die ouens, wees julle stil. Goed. As stil wees, kan ons bietjie verwar partykeer met passiwiteit. Dis nie wat dit beteken nie. Dit sê, hou op murmureer. Hou op murmureer oor die omstandighede, jy het iets om te doen. Sien, as ons stil staan en niks wil doen, dan praat ons. Want ons besef, is nie nou die tyd om te praat nie, dan sê ons vir iemand, is nie nou die tyd om te praat nie, is nou die tyd om te, dis Bybels. Kom met die Bybel uit. Is nie nou die tyd om te praat nie, is nou die tyd om te doen. Is om aksie te kry, om die toekoms in besit te begin neem. As oomblik wat ons moet kies is nie wat ons net wil praat of wat ons niks wil doen nie. En dis bepalend van die toekoms. Die unieke dinamika, daar is 'n unieke dinamika wat die mens met die toekoms het. Baie mense het 'n tipe van 'n magic view oor die toekoms. En die idee is, die toekoms gebeur net. Môre gebeur net. Jy weet, dis hoe die lewe werk. Môreoggend gaan ons opstaan en gebeur wat môre moes gebeur het. En dis coded as 'n blou plan. Nou, daar's iets wat altyd bepaal weet. So ek gaan maar net opdaag by môre as ek leef en dan gaan môre gebeur. En baie mense het hierdie idee oor die toekoms. Vroeër of later gaan jy besef die toekoms gebeur nie net nie. Mense maak die toekoms gebeur. Wat jammer is dat mense soveel jare verloor voor hulle dit ontdek. Nou dis die waste of life. As ek dink dis die grootste rooftog van die duiwel in mans se lewens. Is die jare wat verloop, want dan mans 'n magic view van die lewe handhaaf en hierdie magic sê wat moet gebeur gaan gebeur. Iemand moet van ons sê, dit moet liefst ons paas wees, maar iemand moet van ons sê, miskien moet die mans by die kerk wees. Miskien moet een van die leier wees. Iemand moet iewers vir ons sê, nonsens man, van wanneer af gebeur, wat moet gebeur? Luister, sê gou vir my, is jou lewe magic? Voel dit vir jou of jy in die paradys leef? Enigiemand nie. Enigiemand wil opstaan sê, die lewe is magic. Alright, die lewe gebeur, dit is fantasties. Enigiemand wat so voel? Enigiemand wat voel, luister, jy moet dit net los. Die beste, grootste goed in die lewe gaan self gebeur. Just hang on in there, man. Jy weet, relax. Relax, maar net niks besluit nie. Môre kom oor jou pad. Jy moet check môre nog in die son gaan opkom, bel. Of jy wil, of jy nie wil nie. Jy net niks doen nie, môre gaan gebeur. Nee, dis nie die lewe werk nie. Hoekom is ons lewens in die toestand wat dit is? Hoekom konfronteer ons die frustrasies wat ons nou konfronteer? Waarom sit ons en verwerk en bedink vanaand hier ons eie omstandighede? Wat nie is soos ek dit wil weet nie, en anders kon gewees het, en ek gehoop het dit sal anders wees. Hoekom? Kom ek sê vir jou hoekom? Want die lewe gebeur net nie. Dis hoekom. Die lewe gebeur net nie. Dis nie 'n magic ding nie. Goed. Ons verloor jare, as die vyand ons beroof, omdat ons nie verstaan ons kan deelneem aan die toekoms nie. Diere werk anders. Diere is enkelvoudig aan hulle fokus en doen wat hulle moet doen. En so, bye maak heuning, en bye maak niks anders nie. Dis as dit bytjies maak nie. Werk daar aan die korfies en woel hulle daaraan, maak hulle heuning, dis wat bye doen. En hulle maak net heuning. En hulle wonder nie wat hulle met hulle lewens moet doen om dit beter te maak nie. Hulle maak net heuning. Koeie maak melk. En koeie kom met mekaar vir 'n meeting en sê, hey, julle beter besluit neem. Ek weet daar gaan gevolge wees, maar julle beter besluit neem, want ons moet ander goedes ook doen. En koeie doen dit nie. Hulle vreet net die gras, maak hulle melk. Dis al wat hulle doen. Koeie maak melk, bye maak heuning. Wat maak mense? Wat maak mense? Ja, baie kan ons maak. Dis wanneer jy by die dokter kom, is dat jy baie ons maak. Kinders in elke dorp. En maak dit elke dorp. Ja, dis 'n ander manier om hierdie te sien. Maar baie maak heuning. Koeie maak melk. Mense skep toekomste. Dis wat mense doen. Ek weet jy kan baie goed uitdink wat jy self mee besig hou. Maar soos God bepaal het, bye maak heuning en koeie maak melk, het God bepaal, mense maak toekomste. Dis wat 'n mens doen. Jy kan van Genesis 1 vers 1 tot aan die einde van Openbaring gaan lees en jy gaan besef, dis wat ons doen. Dis hoe ons geloof het.
worship. So kom ons bid. So kom ons wandel in geregtigheid. So kom ons opdaag. Dis hoe kom ons verantwoordelikheid neem. Dis hoe kom al my besluite gevolge het. Dis hoe kom ek tussen reg en verkeerd kan kies. Dis hoe kom die lewe vir my gesit is, lewe en dood. En die Here sê kies die lewe. Hoekom sê die Here kies die lewe? Dis 'n snaakse besluit. Hy het dan lewe en dood vir my gesit. Hoekom moet ek die lewe kies? Moeilike besluit. Maklike besluit. Jy is gemaak om 'n toekoms te kies. God het jou gemaak om toekomste te bou. Waaroor werk jy? Van 8 tot 5 dae van die week. Waarom werk jy? Wie weet hoekom werk jy? Hoekom werk jy? Hoekom werk jy? Want jy skep 'n toekoms. Jy skep 'n toekoms. 'n Toekoms in jou huis sonder krag wat betaal is nie 'n lekker toekoms nie. Al wat jy besig om 'n toekoms te skep. 'n Koskas sonder kos binne, lyk vir jou soos 'n koskas. Jy kyk na die verkeerde probleem, dis 'n swak toekoms. Die Bybel sê 'n man, 'n gelowige wat net vir sy kinders wil sorg, is slegter as heiden. Future. Neem met hierdie onthou. Baie maak heuning. Koeie maak melk. Mense maak toekomste. Elke besluit wat jy neem is deel van 'n toekoms. Dis nie scary nie. Ek weet ons dink aan die gevolgsituasie. Nee, aksie of keuses en gevolge. Dis exciting. Dis fantasties. As jy saam met die Heilige Gees begin die lewe navigeer en goeie besluite neem, bou jy die toekoms wat God wou gehad het jy moet hê. Gisteraand het ons by mekaar gehad en die groot vraag was geweest, wat het God bedoel toe hy jou bedoel het? As jy weet wat God bedoel het toe hy jou bedoel het, want jy kan dit weet, want die Gees van die Here, jy weet alle dinge, kan jy begin deelneem aan daardie toekoms. Mense wat die besluite wil neem, jy sê nee vir die toekoms. Ek hoop môre werk goed uit. En jy weet nie nodig om te hoop nie, get over it. Maak môre goed. Ek hoop my toekoms loop goed uit, ek hoop ek kan dit maak in die beroepslyn. Jy gaan dit nie maak so nie, want die lewe gebeur net, jy maak die lewe gebeur. Ons hoop hierdie storie werk, ons mag agter Moses aanloop en ons hoop Egipte na vang ons nie, en miskien kan ons op een of ander plek 'n ander paradys of 'n oasis kry. Dit gaan nie gebeur nie. Hou julle monde en trek. Dis die boodskap. Die Here sê, bly stil, is mooi Bybelse taal. Die Here sê, luister, shut up en doen dit. Dis wat die Here vir hulle sê. Die Here is gefrustreerd, die Here was 40 jaar gefrustreerd met hulle. Inteendeel, dit is nog baie mooi. Die mense het begin fight en almal doodgemaak, almal dood in die woestyn. Nie net deurlikheid geloof. Hoekom? Want hierdie ons kon nie verstaan, die toekoms is in ons hande. Mense ons wil baie keer passief wees en ek wil vanaand 'n bietjie help met bietjie Christenies. Weet julle wat Christenies? Christenies is 'n taal wat Christene begin praat wat nie verstaan nie. Goed, so Christene wat nie reg hoor en dan praat hulle sleg. As ek kan nie reg praat nie, wat toets hulle, weet jy? Hulle? Meer. As 'n kind nie reg praat nie, dis juffrou bel by die skool en sê jou kind praat snaaks, jou kind praat nie lekker nie. Watter dokter toe gaan jy? Ja, audioloog. Goed. Gehoor bring geloof. Geloof kom uit gehoor uit. Goed, wat ons hoor verkeerd. Ons word verkeerd geleer en dan begin ons die verkeerde taal praat. Ons begin Christenies praat. En as 'n klomp Christenies, as 'n klomp Christelike uitsprake wat jy moet begin challenge as 'n man. En as goed soos ja, die Here is 'n beheer. Die Here is 'n beheer, broer. Klink reg, nee. Dis 'n heilige plek hierdie. Ek worry, my huwelik val uitmekaar. My huwelik is gone, hierdie vrou gaan my los. Ek en my kinders, of sy en die kinders, of weet ek wil nie saam ding nie, kom almal se kan ding. Ek sien nie 'n toekoms saam met haar nie, maar ek sien ook nie 'n toekoms saam met haar nie, want ons broer, die Here is 'n beheer. Hy is iemand met jou red. Jy gaan verkeerd begin glo. Jy is 'n vernoot van God en jy is 'n beheer, broer. Niks wat God op aarde doen hy sonder mense nie. En glo my, God gaan nie daai huwelik red deur 'n ander man nie. Dit wil jy ook nie. Jy gaan hom red. Dis baie exciting. Beteken ek's nog relevant. Ek, Here, jy. Is seker ek? Jy is die ou wat daar gekies het. Jy is my voorkeurkandidaat om jou huwelik te red. Nou ek nog eers 'n beheer. Nou, dis regtig nie so. Solank as jy dink ek lyk soos iemand wat in beheer is van jou lewe, gaan jy nie egskeidings opbou. Jy is 'n beheer. Luister, die Bybel sê, God heers in die hemele, die mens heers op aarde. Jy weet, is dat in die Bybel? Hoor wat sê die Here vir jou? En dis wat die Here vanaand vir mans wil sê. Luister, God heers in die hemele, jy heers op aarde. Kom in beheer. Wat doen 'n mens wat in beheer is?
besluite. Dis wat mense doen. Wat doen 'n mens wat buite beheer is? Hy neem of swak besluite of geen besluite nie. Goed. Swak besluite is 'n probleem, geen besluite raak kritiek. Neem besluite nie. Ek vlug nie eers meer nie, ek vries. Dis nog erger. Dis wat gebeur met mans wat glo God is in beheer, maar die Here sê, maar ek het gedink jy is in beheer. Dit is soos twee ouens wat dieselfde plek moet oppas, want albei dink die ander is in beheer. Dis die begin van chaos. Here, maar ek dink jy sal met haar praat. Ek het nog nooit maar gepraat, jy praat met haar. Here, maar hierdie vrou wat jy vir my gegee het, wow, jy is nou besig om te blame shift, jy het haar gekies. En dis wanneer die Here instap en sê, moenie na my kyk nie, Moses. En sê die Here doen nie. Moenie na my kyk nie. Wat vra hy my nou? Doen wat ek gesê het. En manne, wanneer ons ophou na die Here toe hardloop, of die Here beskuldig, of die Here verantwoordelik hou, of die Here verwyd vir alles verkeerd op in ons lewens, of die lewe verwyd en die lewe verantwoordelik hou, dan sluit God by ons as 'n vernoot aan, en hy doen van die grootste wonderwerke in die Bybel, in die geskiedenis van die mensdom. In die volgende skrif breek die see oop, en 1 miljoen mense loop deur 'n see op droë grond. Wow, God is in beheer, is nie. Hy wonderwerk kon nie gebeur het as Moses nie gedoen het wat hy moes doen het nie. Moses is in beheer. Moses is in beheer. God heers in die hemele, ek heers op aarde. Dit beteken, as ek nie besluit nie, as ek nie optree nie, as ek nie deelneem nie, as ek nie vorentoe gaan nie, gaan niemand vorentoe nie. En as ek om die Here sê nie, jy sal lewe nie. Dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê, kyk, ek gee vir jou 'n keuse, dood of lewe. Kies dan nou die lewe. Here, maar ek het hoop, jy sal dit vir my kies. Jy is toch lief vir my. Ek is so lief vir jou, ek gaan nie vir jou kies nie. Ek gaan jou leer om te heers. Want as dit vir ewig en vir ewig gaan doen. Ek gaan jou leer om te heers. Jy gaan leer op aarde, wat jy nie kies nie, is nie joune nie. Jy gaan leer op aarde, Gods water loop toe nie oor Gods akker nie. Wie van julle ken daai uitdrukking? Gods water oor Gods akker, wat beteken dit? Beteken ek is pateties. Goed, dis wat dit beteken. Dit beteken eintlik tegnies, beteken dat ek waar nie oor die toekoms, ek in elk geval niks aan doen nie, wat gebeur, sal moet gebeur. Wat gaan gebeur, gaan in elk geval gebeur. Gods water oor Gods akker, dit het niks met God te maak nie. Niks met God te maak nie, dit is so anti-God, soos jy kan gaan. Dis dwaasheid. Gods water loop nie oor Gods akker nie. Jy maak die kanaal oop. Sonder jou beheer, sonder jou bestuur. En daarom kan ek met geloof intree in goed wat skeef gaan, in gevolge van keuses wat ek verkeerd geneem het, of die uitkoms van passiwiteit. Ek het niks besluit nie, ek was te bang gewees. Daarom kan ek geloof gebruik na die Here toe bring, bely, ek was Adam, ek was passief, soos Adam. Here, red my. Vergewe my, red my, gee my 'n tweede kans, Here, en ek besluit vanaand, ek gaan geestelik raak. Hoe gaan jy geestelik raak? Jy kan sing en jy kan bid ook, maar dis tweede, derde en vierde prioriteite besluit. Moses is nie hier in 'n worshipdiens nie. Moses is nie by 'n gebedsbijeenkoms nie. Worship is nie by 'n kerkkonferensie nie. Moses is in die woestyn en die Egiptenare kom. En daai goed het swaarde en stokke en spiese. Moses is nie 'n worshipdiens nie. Dit help nie Moses dim daar 'n liedjie uit wat ek deels ons later geskryf. Hoe gaan hy ek loof die Here en dan gaan ek 'n sang sing. Moses. Hou jou mond en doen wat jy moet doen. Trek. Dis wat jy nou doen. Wanneer dit help nie, ek en jy is passief, en wanneer ons in die moeilikheid raak, sing ons 'n liedjie nie. As jy besig met 'n magic view of the future, jy dink Gods water loop oor Gods akker. Jy dink jy gaan die Here beïndruk, 'n liedjie in die shower. Hierdie sing ek regtig vir u, gaan mooi sing. Ek gaan nie skaam wees vir die bure dink nie, want hulle wat as skaam vir die Here hê vanoggend. Nou sing ek my liedjie. Want ek, dis wat jy moet doen het nie. Jy moet besluit nie hoe jy gaan lewe. Want die huwelik gaan nie gered word omdat jy liedjies vir die Here sing nie. Die huwelik gaan gered word omdat jy doen wat 'n man moet doen. That's spiritual. Jy besig het gaan nie gered word omdat jy ekstra gebed bid op wat werk doen, skrifgie opsit agter die toonbank en een of ander skrifgie is 'n screensaver op die rekenaar sit. Dis nie, dis Christianies. Dis bygelowe. Christianity is not magic. Christianity is action. Action. The satisfaction of Christianity is in the action of faith. Dis deel. Dis wat die Here vir jou verwag.
Wanneer gaan jy opdaag? As jy nie kies om te kies nie, gaan jy 'n lewe bou wat jy nooit wou gehad het nie. Jy kan nie van ook kennis nie. As jy nie gaan kies om te kies nie, gaan jy 'n lewe bou, jy bou hom net, maar jy gaan 'n lewe bou wat jy nooit wou gehad het nie. Baie mense is vanaand op 'n plek, ek het reeds gesê, wat jy wonder hoe die duiwel het ek hier beland. Hoe op die aarde het ons huwelik hier beland? Hoe op die aarde het ek met my kinders in hierdie gemorspel? Iemand moet jy in die oog kyk en sê, kyk mooi vir my, jy het dan toe geloop. Die lewe gebeur nie net nie. Jy het deur passiwiteit of jy verkeerde keuses presies gestap na waar jy nou beland het. Dit is 'n belangrike les, is eintlik 'n baie kosbare les, alhoewel dit voel vir jou of jy leed het, alhoewel dit vir jou voel of jy gespann het, alhoewel jy voel of soos 'n weeskant. Dit voel dalk vir jou baie sleg, maar dit is 'n verskriklike belangrike les. Want daardie les leer jou die waarheid, en die waarheid is, jy kan dan ook, deur die regte besluite te neem, stap met jou lewe en jou besluite na 'n ander plek toe. As jy verantwoordelikheid neem en aanvaar, ek het hier beland oor die besluite wat ek geneem het, kan jy die verantwoordelikheid begin toepas en besluite begin neem wat in die ander rigting instuur. Maar as jy weier om te aanvaar dat die gevolge van jou lewe van waar jy beland het, is deel van jou besluiteloosheid of jou swak besluite, sal jy nooit leer dat goeie besluite God se wil kan laat realiseer in jou lewe nie. Dis volwassenheid. Dis so Bybels. Paulus sê, die doel van Christendom is om elke man volwasse in die volle gestalte van die beeld van Jesus Christus voor te stel, wanneer hy op die wolke verskyn. That's the mission. Jou volwassenheid is God se missie. Dis wat nodig is. Ons God wag vir jou. As jy nie kies om te kies nie, gaan jy 'n lewe bou wat jy nooit wou gehad het nie. En jy sal nie weet om daar uit te kom nie, want jy bou ook aan 'n besluitnemingspatroon. So as jy dit nie leer nie, gaan jy nooit leer hoe beland jy op verkeerde plekke nie. 'n Kind wat nie gevolge verstaan nie, sal nooit leer wat gebeur as ek verkeerd kies nie. Daar moet gevolge wees. Die Farao naby kom, staan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenaar agteraan en is baie bang geword. Daar by die kinders van Israel, toe die Here geroep, hulle het gekla. Toe die Farao sien, was hulle vreesbevange. Hulle het Farao voor hulle oë gesien, maar vergeet wie God was. Hulle het nou net die 10 plaae gesien, en dit vergeet. Nou net. Nou is hulle bang vir die Egiptenaar. Jy al ooit gedink, of dink jy in hierdie tyd van jou lewe? Ag Here, as ek net een groot wonderwerk kan sien, sal ek sterker geloof hê. As ek net eenmaal God kan sien, sal ek glo. Dit werk nie so nie. Gister se geloof dra ons nooit deur môre se krisisse nie. Dit is die tweede les gewees waar Israel net op pad was om te lees. Jy kan nie manne optel vir môre nie. Sorry. Ek sal sorg dat dit vrot sê die Here. Jy kan nie manne optel vir môre nie. Dis op pad om te leer. En die volgende oomblik. Jy kan net manne optel vir vandag. Net vir vandag. Wat wil jy hier leer? Jy kan nie op vorige belewennisse jou toekoms gaan bou nie. Jy het nodig om nou verantwoordelikheid te neem vir nou sy uitdagings. You must rise to the occasion. Jy moet. Dis hoe jy leef. Jy kan nie oor wat 10 jaar terug gebeur het aanvaar die Here sal die res van my lewe red nie. Baie mans het 5 en 10 en 20 en 30 jaar terug fenominale belewenis met die Here gehad en besluit, omdat ek belewenis met die Here gehad het, sal die res van my lewe okay uitwerk. Nee. Gaan probeer dit op 'n plaas. Luister man, elke jaar se oes is 'n eie saad. En elke jaar se oes vra van vooraf kunsmis. En elke jaar se voorbereiding vra van vooraf aan die boer se trekkersdiens. Ek kan omdat hy laas jaar saad in die grond gesit het en kunsmis gegooi, sê volgende jaar gaan ons skiep, ons dink daar gaan 'n paar goed opkom. Maar daai goed wat opkom, gaan vir jou net probleme veroorsaak. Jy gaan van met ontslaa raak, is nie jou oes nie. 'n Swak kwaliteit nagedagtes. Dis hoe dit lyk as 'n opslagmelies kom. Slegte gedagte. Moenie jouself frustreer nie. Goed, ek moet nou aktief deelneem. Die verantwoordelikheid is by my. Want was bang ten spyte van wat hulle voorheen gesien het.
En het vertrou, God kom red hulle, maar nou het hulle nie genoeg geloof gehad om te vertrou dat God die werk gaan klaarmaak wat hy begin het nie. Ons begin om God te vertrou, maar wanneer dit moeilik gaan, dan begin ons twyfel. Dis vreemd, nee. Dit is ook met so snaaks as wanneer hulle vir Moses sê, was daar nie genoeg grafte in Egipte nie, kon ons maar daar gedood te gaan het nie. Goed, hoekom het ons hierin gebring? Is dit nie die woord wat ons aan die Egiptenare gesê het, laat ons met rus, dan sal die Egiptenare, kan ons hulle dien nie? Dit is nog allebei snaaks hierdie gedeelte, nee. Ja, dan sê nie ons kwaad vir Moses, beland in 'n plek dat hulle nie wou gewees het, kan staan nie. Jesus in die woestyn, dan kom hier die Egiptenare, hy kom ons verlede agter ons aan. Dan sê hulle vir Moses, dan sê, luister, ons het vir jou in Egipte gesê, los ons uit, ons wil diensknegte wees van die Egiptenare, nie? en Moses moes seker gedink het, nope, ek nie weet hoe wil bly nie. Wil ek geblyd? Ek nie geweet nie. Sorry, die Here het ook nie geweet nie. My Here is besig 40 jaar met die missie voor te berei. En miskien moet ons dit vir die Here gesê, terwyl hy gaan nooit gegaan het nie. Maar as dit baie keer gebeur in ons, wanneer ons dan besluit om te beweeg, dan is ons nie bereid om die gevolge daarvan in die oë te kyk nie. Ja, ek het hierdie keuse gemaak, ek gaan nou hierdie ding red, nou is daar verantwoordelik op my. Soms onthou ons goed soos dit nie gebeur het nie. Dis deel van die probleem van weeskinders. Partykeer onthou ons kinderjare soos dit nie gebeur het nie. Ek werk baie met mans wat gebroken is, wat verwond is uit hulle verlede uit, dis dikwels wonde uit hulle kinderjare uit. En dan vertel mans vir jou goed uit hulle kinderjare uit en hulle dramatiseer dit in hulle eie koppe, want hulle glo vas hulle is benadeel. En as jy na daai storie 2 keer luister en 3 keer luister, begin nie vir jou sê, luister, jy dink jy dalk jou pa bedoel uit jou lief nie. Mooi so raak dan nie. Ek dink vir my is dit mis. Partykeer wanneer ons verwond is en wanneer ons nie wil besluite neem nie, dan onthou ons die pad presies soos dit nie was nie. Dis wat verwonding doen aan mense kop. Ek werk baie met mans wat met hulle ernstige gevalle, want is emosionele las nie. Ek het seer gekry. Daardie las vir jou kom vertel, en dan hoor jy, dis nie wat gebeur het nie. Omdat jy een keer seer gekry het, interpreteer jy alles as 'n oorlog teen jou. Omdat jy een keer verwond is en niemand meer vertrou nie, is alles teen jou. Ek lag altyd en maak maar grapie daaroor. Mans het baie keer by einkomste soos hierdie, besluit hulle, ek het vanaand die waarheid gehoor, ek gaan verantwoordelikheid neem vir my huis se sin, ek gaan dit môre hoor. Nou gaan ek huis toe, ek gaan nou hierdie goeders uitsorteer. Kom ek by die huis en sê vir sy vrou, kom hier, ek is die baas in hierdie huis. Pastoor het gesê, ek gaan hierdie huis nou lei. Ek kry 'n dwarsklap. Nee. En 10 jaar later loop jy alleen in die straat rond, sy vrou het hom lank gepos. En dan sê hy, wat gaan aan? Hy sê, ek het my bes gedoen, die Here weet ek het my bes gedoen. En die Here weet, maar daai vrou, dit moet gewerk nie. En hy sê, vertel my mooi wat jy gedoen. Nee, maar ek het nou net soos jy gesê daar by die huis gestap en gesê, ek is van nou op die baas in die huis. En ek hoop sy het jou geklap. Dis nie wat ek gesê het nie. Dis nie wat die Here vir jou gesê het nie. Baie keer onthou ons stories presies soos dit nie was nie. En ons is so oortuig dat ons verwerp is. Ons is so oortuig dat ons verlore is. Ons is so oortuig dat die lewe teen ons is, dat ons treurig raak. Weet jy wat doen dit? Dis 'n mission, dis 'n wapen. Teen jou. Maak jou passief. Want 'n man in so 'n toestand kan nie groot besluite neem nie. Kan nie groot besluite neem. Dis 'n teken van mans wat verwond is. Ons moet 'n bietjie praat oor wonde. Dis 'n teken van mans wat verwond is. Sukkel om groot besluite te neem, want groot besluite het gevolge. Dis van die tekens. Ek moet seker afsluit. As ons tyd, ja, ekskuus. Moet ek eers kyk. 8 uur. Laat ons begin. 10 voor. Maar dan nie gaan ons. Right, man en ook van ons. Luister, ek wil net of jy herinner en Moses oor die Israeliete graag herinner. Hulle het gebid en gepleit dat hulle uit slawerny bevry moet word. Maar bang geraak toe God hulle uit slawerny in onsekerheid inlei. Mag ek hierdie weer sê? Hierdie Egiptenare het by God gepleit om hulle te bevry van slawerny, maar bang geword toe God hulle in onsekerheid uitlei. En jy moet verstaan, as jy met jou lewe in die verkeerde plek beland het, is die pad terug nie reguit pad nie. Want as daar van waar jy beland het, 'n reguit pad terug is na die highway toe, is jy eintlik nie verdwaal nie. As jy nog op die hoofpad. Die pad terug van waar jy nie verdwaal het, is nooit 'n bekende pad nie. Nooit nie. Wanneer God ons kom red uit ons slawerny, is daar altyd 'n seisoen van onsekerheid waardeur ons moet lei. Hoekom? Want jy het verdwaal. Anders is jy nie verdwaal nie. Iemand het eendag gesê, if the shortcut
was the best way. Then the shortcut would be the highway. Maar dan kan ek vir jou sê, SARS, die gul by die werk, die ander is 'n kar, die beter adres, die groter salaris, die ander geleenthede in die ander stad. Luister gou hierso, if the shortcut was the best way, it would have been the highway. Dis belangrik. Ons besluit neem. Al daai goed wat ek negotiate, al daai goed wat ek wens, hoop, duim vashou ek. If it was the best way, everybody would be on that highway. Dis wat 'n shortcut is. Daarvan aan is dit altyd 'n moeilike roete terug. Die onsekerheid. Die oomblik toe God Jesus gebruik om sy volk te red, toe vat hom wildernis toe. 40 dae van onsekerheid. So gebeur. So God ons voorberei wat voor lê. Israel het gebid en hulle gaan in onsekerheid. Hulle het nie besef, en manne is deel van die realiteit van man wees. Hulle het nie besef, vryheid bring verantwoordelikheid. Vryheid bring verantwoordelikheid. Dr. Miles Monroe, jare gelede het 'n boek geskryf. The Burden of Freedom. Wat 'n exciting boek om te lees. The Burden of Freedom. En daai boek het gegaan oor 2 hoofstukke, primêr 2 gedagtes eintlik. The burden of freedom is accountability and responsibility. Dis die 2 spore van 'n treinlokomotief. En die enigste manier wat die tonne en die tonne en die tonne vrag sal skuif van een plek na 'n volgende bestemming is op 2 spore. Verantwoordelikheid, verantwoordbaarheid. Jy kan nie glo nie. Alhoewel die trein beperk word deur daai 2 spore, hy kan net op daai 2 spore hardloop. Is dit die vinnigste wat die trein sal hardloop. Dis die probleem met ons koppe. Maar die ding is beperk. Kan nie net regs ry van hierdie 2 spore nie. Die spoor moes eintlik daar gewees het. Maar haal hom af van die spoor af, kyk jy of jy dit enigstens maak tot by die destinasie. Kyk net gaan probeer dit. Maar by hierdie huwelik moet dit so eng en so beperk wees. Ja, hierdie huwelik wat ek kan dit nie net bietjie regs en bietjie, maar probeer die lokomotief afhaal, maar kyk jy of jy jou vrag kry op die bestemming. The burden of freedom is accountability and responsibility. En dis die vinnigste wat 'n trein kan doen. It's amazing. Die Japaneese het nou 'n trein gebou. 2 weke gelede is die nuus gedeel. Die Japaneese het nou 'n trein gebou wat 800 km/h loop. Dis nie meer wêreldrekord. 800 km/h. Weet jy waar hy loop? Op 2 spore. God se reëls, God se beginsels beperk jou nie. Dit maak jou vry. Maar vry is nie af van die spoor af nie. Dis bondage. Dis distraction. Dis waar mense hulle lewens verloor. Vry is binne die lyne van God se beginsels. I'm accountable and I'm responsible. Accountable to God, responsible towards people. Kan nie sonder dit wees nie. Daar's nie 'n ander manier nie. Skielik is die veiligheid van slawerny meer aantreklik as die verantwoordelikheid van vryheid. Dis wat in my man se lewens gebeur. Here red my net. En die Here sê, "Raak kom ek verduidelik vir jou hoe gaan ek jou red." En die Here verduidelik vir jou, jy gaan besluit. Jy gaan die gevolge dra van jou besluit. En skielik word slawerny en beperking daarvan meer aantreklik as die verantwoordelikheid van vryheid. Dis wat hier gebeur het. Here red ons. Hy kom hulle. Hoekom het jy ons gered? Verantwoordelikheid. Goed. Dan bly ons liewer agter. As ek klomp wat ek dink ek moet die res van julle woorde deel. Miskien vir vanaand die laaste gedagte of 2. Kom ons skuil nie agter geestelike taal. Ek het nou gepraat van Christenies. En ons kruip weg agter die deur deur die verkeerde sê goed. En die toekoms kom nie agter jou aan nie. Die toekoms wag vir jou. Jy moet die toekoms kies. Jou lewe word beter en maak sin wanneer jy die lewe kies. En watter keuses wag God vir jou om te maak? Jy dink jy wag vir die Here, nee. Die Here moet jou kom red, die Here moet iets vir jou lewe kom doen. Die Here moet iets kom beter maak in my lewe. Die Here moet my beroepskeuses of my agterstand wat ek in die lewe opgetel het, of die gevolge van goed wat verkeerd geloop het met die Here, ek wag vir die Here. Die Here moet, as die Here net wil. Die vraag vanaand is ons 'n klomp manne bymekaar.
Dis nie die regte vraag om vir manne te vra. Want dis die vraag wat ek en jy moet hoor. Dis 'n ander taal as wat die res van die volk mee gepraat word. Wanneer mans alleen is. God praat anders wanneer hy met mans praat, as wanneer hy met almal praat. Goed, die Here doen ander goed op ander maniere wanneer hy met die mans van die volk praat, as wat hy met die hele volk praat. En dan lê ander verantwoordelikheid op ons. Watter keuses wag God vir jou om te maak? Elke keuse wat jy maak, bou 'n toekoms. Ja, maar as God wil hê dit moet gebeur, sal dit gebeur. Wie het jy so geleer? Sien wat die skrif ons leer. Wie het jou geleer dat jy geïsoleer en buite kontak is met die skepping van die vorming van jou toekoms? Jy is 'n skepende wese en jou keuses is die mees geestelike aktiwiteite. Jou keuses is kragtig. As jy die geeswêreld in die hemel en God staan en kyk en sê ek wag vir jou. Here, ek wag vir u. Ek wag vir jou. Ek dink in baie van die gevalle van ons krisis en ons drama en ons pyn en ons toekoms wat nie wil gebeur nie en omstandighede wat nie verander nie, is God se boodskap vanaand vir ons, maar wanneer wil jy die toekoms moet gebeur? Wanneer wil jy moet dit gebeur? Here, as dit gister al kon gebeur het, sal dit my baie gehelp het want die bloed loop. Hoe lank gaan dit vat om dit te laat gebeur? Here, wat bedoel jy? Ek wag vir jou. Ek wag vir jou. Sê die Here vir Moses en vir die volkie sê. En? Here, jy kom nie Egiptenaar. En? Here, jy moet. Ek het presies gedoen wat ek moes doen. Dis God se werk is afgehandel. Trek is nie God se werk nie. Trek is jou werk. Kies is nie God se werk nie. Kies is jou werk. Die toekoms in besit neem is nie God se werk nie. Hy rus, hy staan sy toekoms. Dis jou werk. En as jy aktief in van manlikheid, dis 'n gedeelte en dan gaan ons saam bid. Jy al gewonder in die Bybel, waarom word Adam en nie Eva nie verantwoordelik gehou vir die sondeval? Ek meen, kan ons nie Adam gewees nie. Adam het dit geproe. Adam het nie 'n gesprek met staan gehad. En Adam was nie mislei gewees of verlei gewees, hy het dit geproe. Sy het gesê, is goed. So sy het klaar geproe. Sy het 'n gesprek gehad met die slang, sy mag nie eens met die slang gepraat het, die slang mag nie gepraat het nie. En Adam, haar man, het dit bepaal. Onthou net, Adam het die naam gegee vir al die diere in die tuin. Name in die Bybel beteken identiteit. Adam, die mens, het elke dier se identiteit bepaal, nie God nie. Adam het bepaal, olifante eet uit bome uit van vrugte en blare, en Adam het bepaal, kameelperde eet blare in die gras nie. Dis Adam wat dit is. Hy het hulle name vir hulle gegee. Hy het hulle identiteite bepaal. Adam het bepaal, die slang sit op sy pens, hy praat nie. En hier kom die slang, hy breek al die reëls, hy challenge Adam se gesag, praat met sy vrou. Hoe vertel hy die storie vir jou? Waarom word Adam en nie Eva nie? Waarom word mans, nie vrouens nie, verantwoordelik gehou voor God vir die uitkoms van hulle lewens? Waarom is 99% van die vermoë om toekomste te bou in mans se hande en nie in vrouens se hande nie? Dis nie 'n biologiese ding nie. Dis ook nie 'n wetenskaplike ding nie. Dis ook nie 'n kultuurding nie. Dis 'n God ding. So is die storie, hier is wat gebeur. Adam bepaal hoe die diere mag optree in die tuin. Hy het hulle name gegee, hulle identiteit bepaal. En hier kom 'n slang, en die slang begin praat. En as jy iets gesien, en hy staan Adam en sê, wat sê hierdie? Soos wat ek gesê het, nie? Miskien wil Adam teruggaan na die boek toe, en hy gaan seker maak, wat het hy geskryf oor die ding? Sy naam is slang. En iemand gaan die ding praat, en die ding praat nie met hom nie, want hy praat met sy vrou. En die slang oortuig vir Eva van 'n leuen oor God, en Eva eet van die vrug, wat sy nie van eet mag eet nie. En sy proe die vrug, en sy eet die hele ding op, sy weet nie wat dit was nie, maar sy eet die hele vrug op. Dit is baie lekker ding. Daar is 'n stukkie van die stronkwoorde, sê sy vir Adam, hoor gou hierso, sê die woord, sê sy vir Adam, langs haar. Die vrug is goed om van te eet, proe. En hy het van die vrug geëet, en het was goed, en besef, ons is naak voor die Here. Hy sê gou, so is die storie is oor 'n slang en 'n vrou en 'n appeltjie nie. Die storie is oor, waar was Adam? En sê, Adam was reg langs die probleem,
en hy het nie 'n woord gesê nie. Die sonde van Adam is nie onregverdig aan Adam en nie aan Eva toegewys nie. Die sonde wat God 'n probleme gehad het, was nie, nou is daar een minder appel in die tuin nie, wie die appel geëet nie. Dis baie appels gewees. Dis nie die sonde gewees nie. Die sonde was nie die boom, was nie die vrug nie, dis nie die probleem nie. Die sonde wat die mensdom laat val het, is 'n man wat nie kon kies nie. Die sonde van die mensdom het 'n naam. Dis die sonde van passiwiteit. Adam se passiwiteit het die mensdom laat val. En dit het endemies geword, dit het deel geword van die DNA, van die reproduksie van mans. By default, they become passive. Die grootste oop deur, jy is bang vir duiwels en demone, voorvaders, sondes en jou oupa wat 'n vrymetselaar was, luister hierso, jou grootste vrees met passiwiteit wees. Al daai goed het Christus die vloek van gebreek, jy is vry, oppas vir passiwiteit. Passiwiteit is 'n oop uitnodiging vir die duiwel om alles te kom vat, maar die sterk man is gebind. Hoe bind die duiwel die sterk man? As 'n gelykenis wat Jesus vertel in die Nuwe Testament, hy sê, hoe kom die vyand in en hy roof huise in? Hy bind die sterk man vas en dan vat hy alles wat hy wil hê. Wat is dit? Hoe voel dit vir jou as jy passief is? Dit voel of jou hande agter jou rug vasgebind is. Die sonde van passiwiteit is die oop uitnodiging en die voordeur wat oop staan in huise. Mans wat nie besluite wil neem nie. Baie gevaarliker as al die goed waarvoor jy vrees. Baie meer risiko as al die goeders wat mense vir jou vertel in die geeswêreld. Hier is die grootste risiko, is 'n man wat nie kan besluit nie. Is 'n man wat gaan stil staan en nie wil hoor, God gaan dit nie doen nie, trek, vat jou goed en trek, doen wat jy moet doen. Jy weet wat om te doen. Dis binne in jou gebou. En as jy dink, maar tegnies het ek nie antwoord nie, is dit links of reg, blou of rooi. Die gees van die Here is op jou openbaar, maar die gees van die Here is binne in jou, en die gees van die Here binne in jou openbaar alle dinge. Maar die probleem is nie dat jy nie weet nie, die probleem is jy wil nie weet nie. Want as jy weet, moet jy besluit neem. Dit is baie makliker net om te sê, ek weet nie wat om te besluit nie, en nie te bely, ek wil nie besluit nie. Dis Christianies. Maar die Here moet eers openbaar wat sy wil is, want ek wil nie sy perfekte wil mis nie, en dan sê ek in sy toelaatbare wil, en ek wil nie in God se toelaatbare wil wees nie, want ek wil eintlik sy perfekte wil wees. Jy is besig om 'n teologie te bou wat nie in die Bybel is nie. Die Bybel sê 'n man se keuses bewys God se goeie, welgevallige en perfekte wil in een besluit. Mag julle lewens lewende offers wees, en oppas dat julle in God se toelaatbare wil, in plaas van sy perfekte wil. Hy sê, dis 'n teologie wat mans pacify. Dus dit word gepreek en subtiel sonder om te bedoel, maak dit jou net passief. Want baie man staan by 'n kruispunt van hulle lewens en moet 'n besluit neem, hulle weet hulle moet 'n besluit neem, en dan skryf hulle agter die Christenies weg. Maar God se perfekte, ek wil eintlik God se perfekte wil hê vir my toekoms, en ek weet nie wat ek weet as ek die besluit neem, is ek nie uit sy wil uit nie, so ek weet dit sal sy toelaatbare wil wees, maar ek kies sy perfekte wil, en daarom kan ek nie besluit nie, want ek weet nog nie wat sy, jy is besig om vir jouself bedrog te preek. Jy preek vir jouself leuns. Waar staan die storie in die Bybel? Waar lees jy dit? Romeine 12 sê, mag julle lewens, met ander woorde, alles wat julle aan deelneem en besluit, soos lewende offers wees, sodat julle lewens God se in sin, goeie, welgevallige en perfekte wil sal bewys. Jou deelname kan God se wil bewys. Jou passiwiteit sal die vyand se leuns bewys. Dis al wat daar is. Is ja of nee? Dis 'n amazing ding van die Nuwe Testament. God se seën in die Nuwe Testament hang nie af van die regte keuses nie. Sê die Nuwe Testament nie alles is in geoorloof nie. Alles is nie voordelig nie. Alles is in geoorloof. Alles is nie voordelig nie. So maak wyse keuses. Maar God se seën is nie op die regte keuse nie. God seën nie wit en swart. En net jy verkeerd gekies, sorry, verkeerde kleur gekies, maar ek nie sien. Dis nie die Nuwe Testament se teologie nie. As hy die Nuwe Testament nooit gesê het, weet toets alles nie, bou die goeie nie. Nog geskryf, toets alle dinge, bou die goeie. Here, maar ek wil die perfekte, toets alles, bou die goeie. Wat is die boodskap? Die boodskap is sonde is passiwiteit. Die risiko is nie die verkeerde keuse nie, die risiko is geen keuse nie.
Waarom? Want Hebreërs 11 vers 6 sê, geloof, nie passiwiteit nie, geloof, maar God. Maar net daarom wil ek vanaand vir jou sê, baie mans wat in die oomblik nie geweet het, is dit blou of geel of rooi of groen nie, maar gekies het in geloof na God toe gekom, en God het, wat vir mense gelyk het na die verkeerde keuse, kon seën. Ek het dit baie in my lewe al gesien. As mens, sou ek gesê, man, dis nou 'n dom finansiële besluit om te neem. Hoekom het jy dit gedoen? Want as ek klomp invloeder gewees en my agtergrond my so geleer het, daarom het ek besluit om daar te belê. Nou het ek 'n probleem gemaak. Alright, ek het die geld verloor. Ja, ek het nie geweet dis 'n skelm nie, maar ek wou belê want ek wou vorentoe beweeg en ek wou rente gehad het, so ek het belê. Maar dan kom ons sê net vir mekaar, well done dat jy 'n besluit geneem het. Meeste mans kan dit nie eens doen nie. Was die verkeerde besluit gewees, broer? Ja, ek het nie geweet nie, ek het net die besluit geneem. Maar luister, verkeerde besluit kan ons voor die Here bely. Kom ons bely dit, ons vra die Here vir seën. En dan sien ons hoe God 'n wonderwerk doen, want God beloon geloof. God beloon nie die regte keuse. Sorry, ek het rooi gekies, ek het bedoel blou. Ek so iets uit. Dis wat mense bang maak om te kies. En ek wil nie kies nie, ek is bang ek kies verkeerd. Daar's nie so gesprek in die Nuwe Testament nie. Jou keuse is 'n bewys van geloof. Kies. Die dag toe ek gekies het om te bedank, is 'n groot besluit wat ek in my lewe moes neem, want dit het gevolge gehad. Die dag toe ek gekies het om te bedank, kon ek nie gesê het, die Here het gesê ek moet bedank. En die Here het gesê, dis ek kies. En ek sê vandag vir jou, as ek daai dag gekies het om te bly, was ek so geseënd gewees, soos ek was, toe ek gekies het om te gaan. God se seën is nie op die regte keuse nie, God se seën is in die keuse. Doen, as jy my lief het. Moenie sê jy het my lief en jy doen nie. Ek beloon geloof, nie jou vermoë om alles reg te kies nie. Dan was ons 'n groot risiko gewees. God wag vir 'n besluit, vir 'n keuse. Wat is uit plek uit? Wat 'n stuk van jou toekoms kan nie realiseer nie met die vanaand sit in twyfel? Kom ons dit is oor vir 'n oomblik. As jy net vir die Here kans met ons te werk, ek wil sommer vir vra, maak net jy oor toe hy sit. Kom ons net ons oor. Ek moet ons 'n bietjie afsluit net om te hoor wat die Gees van die Here in ons eie gemoed vir ons sê. Wil ek met deel met wat binne in jou gebeur wanneer ek praat? In die Ou Testament was die hoogste vlak van eerbring aan God gehoorsaamheid. Nou so werk dit in gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid is 'n term wat vir kinders gebruik word. Kinders moet gehoorsaam wees. Die kinders van Jesus. Maar ons is die seuns van God. Ons is nie die kinders van Jesus nie. Hulle wat kinders was, behoort hulle nou volwasse te wees nie. Hulle wat ook melkkos was, behoort nou vaste spyse te eet. Ons is nie die kindertjies van Jesus nie, ons is die seuns van God. Die kindertjies moet gehoorsaam wees. Dis wanneer ons swak is. Dis wanneer ons swak is. Wat 'n pa vir sy kind sê, gaan links. Luister mooi Jannie, gaan links. En wanneer God vir jou duidelik gesê het, gaan links, moet jy gehoorsaam wees. Maar dis nie hoe God met sy seuns praat nie. Om in geloof te wandel beteken, I walk by faith, not by sight. En dit wil verander die taal wanneer God met sy seuns praat, want hulle is my kinders nie, en hy sê nie, luister Jannie, gaan links nie. En Jannie moet gehoorsaam wees nie. Hy sê, luister Jan, gaan. Gaan. Here, maar waarheen? Gaan. Here, maar links of regs? Gaan. Gaan. Klim uit die boot uit. Die toekoms begin gebeur, wanneer jy ophou top, oor links of regs of agteruit of vooruit, en begin beweeg. Huwelike word gered, nie wanneer mans 10 goed agter mekaar reg doen nie. Want niemand kan dit doen nie. Huwelike word gered wanneer mans begin optree. Huwelike word gered wanneer mans begin opdaag. Huwelike word gered, die toekoms wat jy begeer het, die paradys wat jy begeer het, saam met haar, gaan gebeur wanneer jy die tuin begin bewerk. Maar wat se blommetjies moet ek plant? Whatever. Maar waar moet ek die bome plant? Wherever. Maar hoeveel water moet ek gee? How much ever? Doen dit. Doen dit. God beloon jou besluit. Dis 'n manifestasie van geloof.
Adam se sonde was sy besluiteloosheid. Maar die Here vanaand vir jou vra, is nie dat jy moet weet as dit rooi, groen of blou nie, Here, ek is onseker, maar die Here vanaand vir jou vra, as jy bereid om te gaan. Jy kan later besluit wat is vir die beste kleur. Ek wil jou geloof beloon. You walk by faith, not by sight. Wanneer ons swak word, wanneer ons terugval op gehoorsaamheid, dan moet die Here vir jou sê, ja, nie gaan links. Okay, Here, ek gaan presies doen wat U vir my sê. Dis nie die taal van groot mans nie. Dis die taal van kinders. The righteous shall walk by faith. In geloof sê die Here nie vir jou, jy moet nommer 1 en nommer 2 en nommer 3 doen nie. In geloof sê die Here vir jou, doen. Doen. Jy het die gees van wysheid saam met jou. Doen. Doen wat jou hande vind om te doen. Luister, die Nuwe Testament sê dit uitdruklik. Doen wat jou hande vind om te doen. Just do it. Dis waar die Here jou uitdaag om vanaand te wees. Wat is uit plek wat jy oor negotiate die afgelope 5 en 10 jaar? Wat is uit plek wat net jy kan doen? En die toekoms wil nie gebeur nie, dit wil regkom nie, die realiteit wil nie aanbreek nie. Want die hele skepping, luister net hier, is 'n profetiese woord vir jou. Jou hele skepping. Wat is jou skepping? Hier kom uit Romeine. Romeine sê, jou hele skepping. Jou vrou, jou pensioen, jou aftredeplan, jou seuns, jou dogters, jou voertuie, jou eiendom, jou portefeulje, jou beleggings, jou hond, jou vee, alles wat aan jou behoort, jou hele skepping wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die Seun van God. Wake up. Niks in jou lewe sal vir jou vreugde bring as jy nie daaroor begin heers nie. Want die hele skepping wag met reikhalsende verlange vir die openbaarmaking van die seuns van God, nie die kindertjies van Jesus nie. Ek sê dit met respek, maar ek moet dit hoor, nie die kindertjies van Jesus nie. Te veel mans wil kindertjies word as dit by geloof kom. Te veel seuns wil terugduins na die klein seentjie binne in hulle wat moes gesterf het. Maar die klein seentjie leef nog steeds. En elke keer wanneer dit moeilik gaan, is daar selfbejammering. Jy sê presies vir my links of regs. Die seuns van God gaan. Die seuns van God hou nooit optrek nie. Die seuns van God sê dankie vir die verlossing en storm die Rooi See, wetend hy sal 'n pad maak. Wetend. Hulle tel hom nie. Hulle gaan vorentoe. Dus wanneer jy eers begin spoed optel het en dan weer besluit om af te sleg en te talm oor onsekerheid wanneer jy God opwerk teen jou. Dus wanneer die Here op vererg vir die kinders van Israel en los in die woestyn en sê nou maar goed, as julle nie wil trek nie, bly hier. My opdrag was trek. Wetenskap leer ons vandag, is eintlik geologie wat dit vir ons uitwys. Dit wys vir ons vandag dat die regte roete wat God hulle opgehaal het van die begin af, die plek wat hulle uit Egipte uit gegaan het, is bekend. Want hulle grawe die goed op daar. Was maksimum vir 1 miljoen mense 'n 14 dae reis, 2 weke. Maar wanneer hulle wat geroep is om seuns te wees en aksie te neem, hulle self sien as kindertjies wat gevoer moet word 2 weke. 40 elendige dooie wasting years. Niemand oorleef dit nie. Nie erfporsies nie, nie beleggings nie, nie huwelike nie, nie nageslagte nie. Nobody survives that. Waarom? Want ek kan nie besluit nie. As jy wil opstaan, as jy so welkom en ek wil net iets doen vanaand, net wat 'n aksie simboliseer. As jy steen in die kerk en as ek klomp manne saam, jy kan ook maar relax. Die minste wat jy vanaand kan doen is om te sê, ek het gesit, ek was passief tot nou gewees, ek het gerus. Ek gaan ten minste kies om op te staan. En ek doen niks meer in die kerk op te staan, nee, dit is nie jou deurbraak nie. Goed, ek is nie onste ding so dat jy moet my kniel nie. Ek wil jy moet vanaand die eerste aksie vat van 'n klomp aksies. Ek wil jy moet vanaand die eerste beweging aktiveer, jou spiere bymekaar begin kry, jou kop rou gereik en sê, soos ek kies om op te staan uit hierdie passiewe plek van sit en opstaan vanaand, vir wat reg is, gaan ek môre begin lei, gaan ek oormôre begin besluite neem, en gaan ek volgende week die gevolge aanvaar. En die Here sal my wysheid gee. Ek weier om verder te sit. Te lank het ek gesit. Ek moet my hande vuil kry. Ek leer my seun, hy is 17 jaar oud.
Luister 'n bil, die trotste ding in 'n man se lyf is sy hande. Kry jou hande vuil. Kry jou hande vuil. Jy wil hê jou hande moet soos 'n man se hande lyk. Kry jou hande vuil. Wat kom of my hande vuil blyk? Want 'n man wat sy hande vuil kan word is 'n verantwoordelike, betrokke, hands-on man. Be a hands-on man. 'n Seun kom daar in naweek. Hy het 3 wedstryde van oor die 3 ure gespeel laas Saterdag in Stellenbosch tennis. Hy kom in my kombuis en sê, "Pappa, lyk ek my hande. Ek het 16 blaas op my hande." Ek sê, "High five my." Hy klap my hande vlenters met high five, ek klap haar my hande, hy high five na my, ek sê, "Well done, jy lyk soos 'n man." Well done. Dit lyk soos 'n man. Want ek kry jou hande op die job. Kry jou hande vuil en begin die werk doen wat die hele skepping wag, want net jy kan dit doen. Kies en maak die toekoms. Vader, dankie dat ons vanaand 'n klein stapie van reaksie kan neem. Dankie dat ons in 'n klein mate vanaand kan sê, ek kies dit. Ek kies dit. My kop in mekaar kry, my lyf mee praat en my gemoed aanspreek en ek gaan aksie neem. I'm going to rise to the occasion. Ek weier om langer te sit en te kyk en te hoop iets gebeur, want God se water loop nie oor God se akker nie. God se water loop waar ek dit kanaliseer. En as dit nie wil gekanaliseer word in 'n boutjie-kanaal en ek bou die sluise en ek channel dit. So kom ek hier is, so my altyd te bewerk. Maar in my lewe loop God se water nie oor God se akker nie. Here, leer ons om U lief te hê deur te doen. Deur toe te tree. Rising to the occasion, ready and willing, because we are equipped and we are not alone. Ons het die Gees van God met ons. Ons is seuns van 'n Vader, van 'n liefdevolle, betrokke en 'n getroue Vader. Waarom sal ons terugdeins? Dis 'n leuen dat ek alleen is. Dis die Gees van weeskinders wat my vertel, ek is alleen. Ek is 'n seun van 'n liefdevolle, betrokke en getroue Vader. Hy is my Pa. Here, ons eer U vir U vaderskap. Dankie vir die intrede in ons lewens en nou bid ek vir bemagtiging in die naam van die Here. Ek bid vir inborsing vir die keuse. Ek bid vir die krag en die gewilligheid om deel te neem aan die toekoms, want die toekoms gebeur nie in ons lewens nie. Ons maak die toekoms gebeur. Die lewe gebeur nie met my nie, ek gebeur met die lewe. Die hele skepping wag daarvoor. Ek is hier om te gebeur. Here, leer my wat U bedoel het met my. Wat het U bedoel toe U my bedoel het? Ek wil leef. Ek kies die lewe in die naam van Jesus. Here, wys my al die geleenthede wat ek geloof kan toepas. Wys my hoe maklik is dit om my geloof te aktiveer as ek net weet waarvoor. Wys ons om vorentoe te gaan. Here, wys ons om hierdie masjien te start in die naam van die Here en aksie te kry. In Jesus se naam leer ons trek vorentoe, in besit neem, die eienaars word van wat God bedoel het met ons lewens, in ons huwelike, in ons verhouding met ons kinders, in ons familieverband, in ons rol in die samelewing, in ons stand en ons posisie in die koninkryk van die Here, en oor die algemeen, in my persepsies van my eie man wees. Here, leer my, dat my eie beeld van my eie man wees, bepaal word deur my eie oë. Ek kies wat ek sien. Ek kies om na myself te kyk, as 'n seun van God. 'n Seun wat hoor, well done, good and faithful servant. 'n Seun wat hoor, jy is my geliefde, ek het 'n welbehae aan jou, jy het my reeds beïndruk. Gaan, trek, neem 'n besit, neem 'n besluit, wees verantwoordelik, jy het my klaar beïndruk. Geen nodig om my te beïndruk nie, ek glo en ek weet wat in jou is. You've got what it takes. Hoor wat die Vader vanaand vir jou sê. Ek sluit af met 3 woorde. Hoor wat die Vader vanaand vir jou wil sê. Dis Vrydag aand se boodskap. You've got what it takes. Now do it. Amen. Here is